'n 10-jarige meisie stap die beparia van die stad se grootste bank binne en sê net, ek wil net my saldo sien. Die miljonair bestuurder lag vir haar voor almal, seker dat hy net 'n paar kindermuntstukke sal ontdek. Maar toe hy na die skerm kyk, word sy gesig spierwit, sy hande bewe en hy val amper flou voor wat hy sien. En wat soos 'n wrede grap gelyk het, verander in die begin van 'n onthulling wat niemand daar bereid was om in die oë te kyk nie. Die middagson het op die spelende torings van Sandton se finansiële distrik weerkaats en die glas in lemme van goue lig verander wat die Johannesburgse hemel deurgesny het. Lienke het die deursigtige leer met albei hande vasgehou, haar klein vingertjies wat die verslete rande van die plastiek vasklem terwyl sy die gebou voor haar dophou. Dit was die hoogste van almal met draaideure wat gelyk het of dit belangrike mense in donker pakke en vroue met hoë hakskoene insluk. Sy het afgekyk na haar wit tekkies wat nie meer so wit was nie, met vlekke rooi grond van die laaste reën en 'n gelapte skoenveter wat haar ma die vorige week vasgewerk het. Sy al diep asem soos haar oupa haar geleer het. Hy het altyd gesê dat om reg asem te haal die helfte van dapperheid is. Die ander helfte was om die eerste tree te gee. Lienke het dit gegee. Die outomatiese deure het met 'n sagte suis oopgeskuif en sy het die marmer voorportaal binne gestap waar alles geblink het. Die ligversorging was so sterk dat sy hoendervleis op haar arms gevoel het. Haar voetstappe het op die gepoleerde vloer weerklink, 'n klein en eensame gelei te midde van daardie weelde. Daar was reusagtige skilderye teen die mure, plante in potte groter as sy en 'n kristalkandelaar wat van die plafon gehang het soos 'n bevrore waterval van lig. Lienke het voor die ontvangstoonbank gaan staan, waar 'n vrou met hare in 'n perfekte bolla vasgemaak iets op die rekenaar getik het sonder om op te kyk. Ek moet asseblief na die beparia gaan. Die ontvangsdame het haar oë stadig opgelig, asof dit 'n groot inspanning was. Haar wenkbroue het gelig toe sy 'n kind alleen sien, geklee in 'n eenvoudige katoenhemp en 'n verbleikte denim. Die beparia is nie vir kinders nie, hartjie. Is jy verdwaal? Waar is jou ouers? Lienke het nie weggekyk nie. Sy het dit in die badkamerspieël geoefen voordat sy die huis verlaat het, om mense in die oë te kyk sonder om te veel te knip, soos volwassenes doen wanneer hulle ernstig opgeneem wil word. Ek is nie verdwaal nie. Ek het 'n rekening hier en ek moet my saldo sien. 'n Kort stilte het gevolg. Toe laat die ontvangsdame 'n kort laggie los, amper 'n proes van ongeloof, en het weer begin tik. Kyk hier, kind, die area vir kinderrekeninge is op die 2de verdieping. Neem die huispak daar en. Dis nie 'n kinderrekening nie. Dis 'n BIP-rekening. Die nommer is hier. Lienke het die deursigtige leer op die toonbank geplaas. Binne-in was 'n papier wat geel was van die jare, versigtig gevou, en 'n plastiekkaart wat al 'n deel van sy oorspronklike glans verloor het. Die ontvangsdame het die papier geneem asof sy iets vuil optel, dit met haar vingerpunte oopgemaak en haar oë het oor die handgeskrewe reëls gehardloop. Hierdie ding is glad nie amptelik nie. Enigeen kan nommers op 'n stuk papier skryf. Jy moet 'n verantwoordelike volwassene saambring, verstaan? Gaan nou weg voordat ek sekuriteit roep. Maar Lienke het nie beweeg nie. Sy het geweet as sy daar weggaan, sou sy nie die moed hê om terug te kom nie. Sy het haar oupa beloof. In hulle laaste gesprek, toe hy nog haar hand stewig kon vashou, het hy Lienke laat beloof dat sy op die regte dag alleen sou kom, sonder om vir iemand te vertel, en sou vra om die saldo te sien. Hy het gesê dit is belangrik dat sy sou verstaan wanneer die tyd aanbreek. Die tyd was nou? 'n week nadat haar oupa nie meer wakker geword het nie. Asseblief, ek wil net my saldo sien. Net dit. Daarna sal ek weggaan. Die ontvangsdame het ongeduldig gesig en die telefoon opgetel. Sy het iets vinnig gesê wat Lienke nie mooi kon hoor nie, en het toe na 'n leerbank teen die muur gewys. Sit daar en bly stil. Iemand sal afkom om dit op te los. Lienke het op die punt van die bank gaan sit, haar bene het geswaai sonder om die vloer te raak. Sy het die leer op haar skoot vasgehou en die mense dopgehou wat in en uitgegaan het. Almal het haastig gelyk, almal het belangrik gelyk, almal het na haar gekyk met nuuskierigheid of minagting. 'n Vrou in 'n stywe rooi rok het iets vir haar metgesel gesê en hulle het albei gelag en in Lienke se rigting gekyk. Sy het gemaak asof sy dit nie agterkom nie, maar haar wange het warm geword. Na 'n paar minute wat soos ure gevoel het, het 'n man in 'n grys pak en 'n gestreepte das uit die huispak gekom en na haar toe gestap. Hy was lank met grys hare wat teruggekam was en 'n glimlag wat nie sy oë bereik het nie.
So, jy is die dametjie wat 'n saldo wil sien. Wat is jou naam? Lienke Botha. Goed, Lienke. Hoe oud is jy? 10. 10 jaar? Ek verstaan. En sê my, waar is jou ma? Jou pa. Enige voog? Hulle weet nie ek is hier nie. Ek het alleen gekom omdat ek my saldo moet sien. Die rekening is geopen toe ek gebore is. Die man het sy arms gevou en sy kop na die kant gekantel en Lienke bestudeer asof sy 'n interessante maar onbelangrike legkaart was. Kyk hier, kindjie. Ek weet nie watter storie hulle jou vertel het nie, maar berekeninge is nie vir kinders om bank te speel nie. Dis vir kliënte met beduidende bates, internasionale beleggings, hoë risiko toepassings. Verstaan jy wat dit beteken? Ek wil net my saldo sien. Dis nie so eenvoudig nie. Jy het dokumentasie nodig, 'n wettige voogmagtiging. Jy kan nie net hier opdaag met 'n ou stuk papier en dink jy gaan die beparia binnegaan nie. Hierdie is nie 'n roomhuiswinkel nie. Sommige mense wat vir diens gewag het aandag begin gee aan die gesprek. 'n Vet man in 'n bygepak het nader gekom, sy prominente maag wat die knope van sy hemp uitstoot. Wat is die probleem hier, Marius? Is die kind verdwaal? Nie presies nie, Dr. Hendrik. Sy sê sy het 'n berekening en wil die saldo sien. Die vet man het 'n harde skaterlag gegee wat deur die voorportaal weerklink het. Ander het omgedraai om te kyk. 'n Berekening. Wel, dis wonderlik. En ek is die president van die bank. Kind, jy moes op hierdie tyd in die skool gewees het, nie stories opmaak nie. Of is dit een of ander poets? Is daar 'n versteekte kamera? Meer mense het nader gekom en 'n klein sirkel om Lienke gevorm. Sy het bly sit, haar hande styf om die leer geklem, haar hart vinniger voel klop, maar geweier om vrees te toon. Haar oupa het altyd gesê dat die lafaards die is wat ander hul vrees laat sien. Die dapper mense voel ook vrees, maar hulle laat dit nie toe om hulle te laat terugdeins nie. 'n Vrou met 'n reusagtige donker bril, heeltemal bedek met goue juweliersware, het hard genoeg kommentaar gelewer vir almal om te hoor. Sy moet die dogter wees van een van die skoonmakers wat hier werk. Sy het seker groot mense se gesprekke gehoor en gedink sy kan maak asof sy geld het. Arme ding, sy weet nie ons word nie almal gelyk gebore nie. Sommige word gebore om te dien, ander om gedien te word. Lienke het gevoel hoe die trane in haar oë brand, maar sy het vinnig geknip om hulle weg te hou. Sy sou nie huil nie. Nie voor hierdie mense nie. Haar oupa sou nie daarvan gehou het nie. Marius, die man in die grys pak, het gelyk of hy die situasie geniet. Hy het op Lienke se hoogte afgebuig, sy hande op sy knieë, die neerbuigende glimlag van iemand wat met 'n simpel kind praat. Ek gaan vir jou iets verduidelik, Lienke. Weet jy hoeveel dit kos om 'n berekening hier te hê? Miljoene. Weet jy wat 'n miljoen is? Dis baie, baie geld. Meer as wat jy in jou hele lewe sal sien. Die mense wat rekeninge hier het, is sakemanne, erfgename, internasionale beleggers. Dis nie vir mense wat munte in 'n spaarvarkie bære nie. Meer gelag. Iemand het sy selfoon uit sy sak gehaal en begin verfilm. Lienke het die rooi liggie sien flikker, wat aandui dat dit opneem. 'n Dame met platinumblonde hare het vir haar vriendin langs haar gemompel. Hierdie gaan viraal gaan. Kind wat 'n berekening wil hê. Wat 'n klug. Ouers voed nie meer op nie, hulle laat hul kinders alleen rondloop en hulself belaglik maak. Lienke het weer diep asemhaal. Haar oupa se stem het in haar gedagtes weerklink. Wees ferm, maar beleefd. Moenie dat hulle jou sleg behandel net omdat jy klein is nie. Grootte het niks met waarde te doen nie. Sy het van die bank opgestaan, regop gestaan, al was sy baie korter as almal daar. Sy het die deursigtige leer opgelig en met die duidelikste stem wat sy kon gepraat. My oupa het hierdie rekening vir my geopen toe ek gebore is. Hy is verlede week oorlede en het my gevra om hierheen te kom, ek wil net my saldo sien. Ek vra nie om geld te trek nie, ek vra niks meer as dit nie. Asseblief. Die woord oorlede het 'n kort stilte veroorsaak. Sommige mense het weggekyk, effens ongemaklik. Maar die spottende atmosfeer het steeds die omgewing oorheers. Marius het homself reggeruk en sy das met 'n teatrale gebaar reggestel. Kyk, ek is jammer vir jou verlies, maar dit verander nie die feit dat jy nie die beparia sonder 'n verantwoordelike volwassene kan binnegaan nie.
En eerlikwaar, ek betwyfel ten sterkste of daar 'n regte rekening bestaan. Jou oupa het jou waarskynlik stories vertel om jou spesiaal te laat voel. Oupas doen dit. Dis oulik, maar dis nie werklik nie. Dis nie 'n storie nie. Die rekening bestaan. Die nommer is hier. Linke het na die papier in die leer gewys. Marius het die papier geneem, vinnig daarna gekyk en dit met minagting teruggegee. Enigeen kan 'n nommer opmaak. Jy het meer as dit nodig. Jy het dokumente nodig, wagwoord, digitale toegangskode. Het jy dit alles? Ek het my geboortesertifikaat en die dokument wat my oupa gelos het. Geboortesertifikaat. Hoe aanbiddelik. Kyk hier, kind, ek werk al 15 jaar hier. Ek het al alles gesien. Ek het al regte ryk mense gesien en mense wat maak asof hulle ryk is. Jy flous niemand met daardie klere uit 'n tweedehandse winkel en daardie stikkende tekkies nie. Gaan huis toe en vergeet hierdie fantasie. Die vet man het weer gelag en sy kop geskud. Marius, kan jy dit nou afhandel? Ek is laat vir 'n belangrike vergadering. Ander kliënte het ook begin kla. Die situasie was besig om 'n skouspel te word en Linke het die gewig van al daardie oë op haar gevoel. Maar sy sou nie tou opgooi nie. Sy het haar oupa beloof. En wanneer Linke Botha 'n belofte gemaak het, het sy dit nagekom. Dit was toe dat die huisbakdeure weer oopgegaan het en 'n man, anders as die ander, uitgekom het. Hy was ouer, miskien in sy 50's, met perfek gesnyde hare, 'n donkerblou pak wat gelyk het of dit meer as 'n motor kos, en 'n houding wat dit duidelik gemaak het dat hy iemand baie belangrik was. Hy het 'n goue horlosie aan sy pols gedra wat onder die voorportaal se ligte geblink het en het 'n egte leer aktetas onder sy arm gedra. Die mense het outomaties eenkant toe beweeg om pad te maak. Marius het onmiddellik regop gestaan en sy eie das senuweeagtig glad gestryk. Meneer de Villiers. Ek het nie geweet u is vandag in die gebou nie. Die man, Gerard de Villiers, hoofbestuurder en een van die minderheidsaandeelhouers van die bank, het met 'n uitdrukking van ligte ergernis rondgekyk. Hy was in die hele finansiële sektor van Johannesburg bekend as 'n genadeloose sakeman en arrogant in persoonlike verhoudings. Sy persoonlike fortuin is op meer as 20 miljoen rand geraam, wat hy oor 30 jaar se loopbaan in die finansiële mark bymekaar gemaak het. Wat gaan hier aan? Hoekom is al hierdie mense in die voorportaal saamgedrom? Dit skep 'n verskriklike beeld vir die kliënte. Marius het hom gehaas om te verduidelik en met 'n afwysende gebaar na Linke gewys. Dis net 'n kind, meneer de Villiers. Sy het hier opgedaag en gesê sy het 'n berekening en wil die saldo sien. Ek het al verduidelik dis nie moontlik nie, maar sy hou aan. Ek was op die punt om sekuriteit te roep. Gerard het na Linke gedraai en haar van kop tot tone bestudeer. Sy blik was koud, berekenend, die tipe blik wat die waarde van dinge en mense binne sekondes bepaal het. Linke het 'n rilling gevoel, maar het ferm gebly en die leer stywer vasgehou. 'n Kind met 'n berekening. Dis niet. En wat sou jou naam wees, dametjie? Linke Botha. Botha. Van so algemeen soos water. En jy glo regtig jy het 'n rekening hier? By hierdie bank? Ek glo nie. Ek weet ek het. My oupa het dit geopen toe ek gebore is. Gerard het 'n kort, humorlose laggie gegee. Dit was 'n droë, snydende geluid wat verskeie mense rondom hom laat saamlag het, asof dit verpligtend was om dieselfde dinge as die baas snaaks te vind. Jou oupa? Natuurlik. En laat my raai, hy was 'n miljoenêr sakeman van wie niemand nog ooit gehoor het nie. Of dalk 'n geheime belegger. Ag nee, wag, hy het die lotto gewen, maar vir niemand vertel nie, is dit reg? Meer gelag. Linke het gevoel hoe haar wange weer brand, maar hierdie keer was dit nie net skaamte nie. Dit was woede. Woede omdat sy soos 'n leienaar behandel is, soos iemand onbelangrik. Haar oupa het haar altyd behandel asof sy die belangrikste persoon in die wêreld was. En nou het hierdie vreemdelinge haar laat voel asof sy niks werd was nie. Hy het as 'n opsigter gewerk. Maar hy was eerlik en intelligent. En hy was baie lief vir my. Die stilte wat gevolg het, was selfs wreder as die gelag. Toe het Gerard weer begin lag, hierdie keer harder, en kort voor lank het almal saam met hom gelag. Die geluid het deur die marmer voorportaal weerklink, 'n koor van wreedheid. 'n Opsigter. Dit verduidelik alles. My liewe kind, jou oupa was lief vir jou, daaroor twyfel ek nie.
Maar liefde betaal nie 'n berekening nie. Liefde open nie 'n rekening met internasionale beleggings nie. Jou oupa het waarskynlik 'n paar sente gespaar en vir jou stories vertel om jou gelukkig te maak. Dis wat oupas doen. Maar die werklikheid is anders as stories. 'n Vrou met rooi hare en lang, rooi geverfde naels het nader gekom, haar selfoon steeds aan die opneem. Hierdie gaan ongelooflik lyk op sosiale media. Arm kind wat 'n ryk mans rekening wil hê. Die mense gaan mal wees daaroor. Jy gaan beroemd word, hartjie. Vir al die verkeerde redes, maar jy gaan beroemd word. Linke het gevoel hoe iets binne in haar breek. Dit was nie net die woorde nie, dit was die manier hoe hulle gepraat het, die toon, die absolute minagting. Asof sy nie 'n regte persoon was nie, net 'n voorwerp van vermaak. Maar toe onthou sy iets anders wat haar oupa altyd gesê het. Wanneer almal aan jou twyfel, moet jy nog meer in jouself glo. Ek het die rekeningnommer. Ek kan dit bewys. Gerhard het 'n wenkbrau gelig, duidelik geamuseerd. Hy het rondgekyk na die gehoor wat gevorm het en sy arms teatraal oopgemaak. Weet julle wat? Kom ons doen dit anders. Kom ons gee vir julle 'n vertoning. Ek sal hierdie geheimsinnige rekening van ons klein erfgenaam hierna gaan. En wanneer ons ontdek dat daar niks is nie, of dat daar R50 van 'n verjaardaggeskenk in is, sal julle almal getuies wees dat ek probeer het om gaaf te wees. Wat dink julle? Applous en vletjies. Die mense het die skouspel geniet. Gerhard het geglimlag, tevrede met die reaksie en vir Linke beduie om hom te volg. Kom, dametjie. Kom ons gaan na my kantoor. Maar ek waarsku jou nou al dat ek daarna jou ouers en die welsyn sal moet bel. 'n Kind kan nie alleen rondloop en stories opmaak nie. Linke het hom gevolg, haar bene beweeg, maar haar tree ferm. Hulle het saam met Marius en nog 3 kliënte wat nie die einde van die storie wou misloop nie, in die huispak geklim. Die huispak het tot op die 15de verdieping gegaan, waar die direksie se kantore was. Die mure was van donker mahonie, daar was dierskilderye wat gehang het, en die mat was so dik dat die voetstappe geen geluid gemaak het nie. Gerhard se kantoor was reusagtig. Dit het vensters van die vloer tot die plafon gehad met 'n uitsig oor die hele Johannesburg. Jy kon die Leonardo-gebou in die verte sien, die Nelson Mandela-brug en selfs Noordklifheuwel aan die horison. Daar was 'n enorme glastafel, leerstoele, 'n boekrak vol boeke wat gelyk het of dit nog nooit oopgemaak is nie, en teen die muur diplomas en sertifikate in rame. Gerhard het in sy uitvoerende stoel gaan sit, sy moderne rekenaar aangeskakel en sy vingers ineengevleg, terwyl hy met daardie selfde meerderwaardige glimlag na Linke gekyk het. So, dametjie. Gee my hierdie magiese nommer van jou rekening. Linke het die deursigtige leer versigtig oopgemaak. Sy het die vergeelde papier uitgehaal en dit vir Gerhard aangegee. Hy het dit met 2 vingers geneem, asof dit iets vuil was, en na die handgeskrewe nommers met 'n ferm en netjiese handskrif gekyk. Hierdie nommers is 'n bietjie vaag. Wanneer het jou oupa dit geskryf? In die bronstydperk. Meer gelag van die toeskouers. Marius het teen die muur geleun, sy arms gevou met 'n breë glimlag. Die vrou met die rooi hare het steeds alles opgeneem. Gerhard het die rekeningnommer in die stelsel ingetik. Sy vingers het oor die sleutelbord gevlieg met die selfvertroue van iemand wat dit elke dag vir dekades gedoen het. Hy was op die punt om 'n sarkastiese opmerking te maak toe die skerm laai. En toe verander sy gesig. Aanvanklik was dit net 'n frons. Toe het sy oë effens gerek. Hy het geknip, weer na die skerm gekyk, en sy mond het effens oopgegaan. Die glimlag het heeltemal verdwyn. Daar moet 'n fout in die stelsel wees. Hy het die nommer weer ingetik. Stadiger hierdie keer en elke syfer nagegaan. Die resultaat was dieselfde. Gerhard het die stoel nader aan die tafel getrek, sy lyf gespanne. Hy het op ander spyskaarte geklik, verskillende skerms oopgemaak, spesiale toegangswagwoorde ingetik. Met elke nuwe stukkie inligting wat verskyn het, het hy bleker geword. Meneer de Villiers. Is iets verkeerd? Marius se stem het onseker geklink. Die mense wat minute gelede gelag het, het nou verwarde blikke uitgeruil. Gerhard het nie geantwoord nie. Hy was vasgenaal op die skerm, sy hand het effens gebewe terwyl hy die muis beweeg het. Hy het op meer oortjies geklik, syfers gelees, verslae gelees, en sy gesig het al sy kleur verloor. Dit kan nie reg wees nie. Dit moet 'n fout wees.
Hy het die sleutelbord ontkoppel en weer ingeprop, asof die probleem tegnies kon wees. Hy het die monitor af en weer aangeskakel. Maar die inligting het dieselfde gebly. Gerard het die stoel agteruit gestoot, opgestaan, effens gestrompel en moes met albei hande op die tafel steun. Sy gesig was so wit soos papier. Meneer de Villiers, is hy alright? Moet ek iemand roep? Lienke het aan die ander kant van die tafel bly staan, onbeweeglik, haar brein oë op Gerard gefestig. Daar was traan in die hoeke van haar oë, maar dit was nie van vrees nie. Dit was van herinnering. Herinneringe aan haar oupa, sy kalm stem, sy eeltige hande wat hare vashou, sy stories voor slaaptyd. Hy het altyd gesê dat sy eendag sou verstaan. En nou, toe sy die reaksie van daardie man sien, het sy begin verstaan dat haar oupa nie stories vertel het nie. Hy het waarhede vertel. Marius het nader aan die tafel gekom, sy nuuskierigheid wat die protokol oorwin het. Hy het probeer om na die rekenaarskerm te loer, maar Gerard het sy hand in 'n skielike gebaar opgelig wat hom laat terugdeins het. Gaan uit. Almal uit. Nou. Maar meneer de Villiers, wat? Ek het gesê gaan uit. Almal. Behalwe die meisie. Die stemtoon was heeltemal anders as minute gelede. Daar was nie meer arrogansie of vermaak nie. Daar was iets wat soos paniek gelyk het. Marius en die ander kliënte het die kantoor verlaat en verwarde en bekommerde blikke uitgeruil. Die vrou met die rooi hare het probeer om aan te hou opneem, maar Gerard het met 'n bewende vinger na haar gewys. Vee daardie opname uit. Nou. Of ek dagvaar jou verskending van privaatheid en die uitlek van vertroulike inligting. Die vrou het bleek geword en haar selfoon vinnig weggesteek en haastig uitgegaan. Die deur het met 'n sagte klik toegemaak en Gerard en Lienke alleen in die kantoor gelos. Die stilte was so dik dat Lienke die lae gedreun van die ligversorger en die verafgetik van 'n muurhorlosie kon hoor. Gerard het in die stoel teruggesak, sy hande oor sy gesig gevee en verskeie kere diep asem gehaal. Toe hy uiteindelik na Lienke kyk, was sy blik heeltemal anders. Daar was nie meer minagting nie. Daar was iets tussen skok en respek. Wat het jy weer gesê is jou naam? Lienke Botha. Lienke Botha. Hy het die naam stadig herhaal, asof hy dit in sy geheue probeer grafeer. Hoe oud is jy? 10. 10 jaar? 10 jaar? Gerard het weer opgestaan, maar hierdie keer het hy na die venster gegaan. Hy het na die stad daaronder gekyk, sy hande agter sy rug ineengevleg, sy skouers gespanne. Lienke kon sy weerkaatsing in die glas sien en het opgemerk dat hy van tyd tot tyd sy oë toemaak, asof hy iets onmoontliks probeer verwerk. Jou oupa. Wat was sy naam? Stepanus Botha. Stepanus Botha. Gerard het die naam verskeie kere herhaal, asof hy probeer onthou of hy dit al voorheen gehoor het. En wat het hy gedoen? Jy het gesê hy was 'n opsigter. Hy was. Hy het sy hele lewe lank geboue en woonstelkomplekse versorg. Hy het vroeg opgestaan, laat teruggekom, nooit gekla nie. Hy het gesê eerlike werk het geen skande nie. Gerard het stadig geknik, steeds met sy rug na Lienke, steeds by die venster uitgekyk. En wanneer het hy hierdie rekening vir jou geopen? Die dag toe ek gebore is. Hy het dit baie keer vir my vertel. Hy het gesê hy het die dag na my geboortebank toe gegaan, met die sertifikaat wat nog na nuwe papier reik, en 'n rekening in my naam geopen. Hy het gesê dit was om my toekoms te verseker. Jou toekoms. Gerard het 'n humorlose laggie gegee. Hy het baie meer as dit verseker. Lienke het nie die opmerking verstaan nie, maar het nie gevra nie. Daar was iets in Gerard se houding wat haar wou laat stil bly en net waarneem. Hy het uiteindelik omgedraai, teruggekeer na die tafel en gaan sit, maar hierdie keer was daar geen meerderwaardigheid in sy gebare nie. Hy het klein gelyk in daardie groot stoel, al was hy 'n lang man. Lienke, ek moet jou 'n paar vrae vra. En ek het nodig dat jy heeltemal eerlik met my is. Kan jy dit doen? Ek kan. Weet jou ma dat jy hier is? Nee. Weet sy van hierdie rekening? Lienke het gehuiwer. Dit was 'n meer ingewikkelde vraag. Ek dink so, maar sy praat nooit daaroor nie. Elke keer as ek oor oupa en oor geld vra, verander sy die onderwerp. Een keer het ek papiere agter in haar kas gekry, bankdokumente, maar toe sy my daarmee sien, het sy baie kwaad geword en alles teruggeneem. Sy het gesê dis groot mensgoed en ek moenie daaraan raak nie.
Gerhard het geknik en die inligting verwerk. Hy het 'n laai van die tafel oopgemaak, 'n bottel water uitgehaal en direk uit die bottel gedrink, iets wat Lienke gedink het hy nooit voor ander mense sou doen nie. En jou pa? Waar is hy? Hierdie vraag het Lienke se bors laat toetrek. Sy het gesluk en haar oë afgekyk na die deursigtige leer wat sy steeds vasgehou het. Ek weet nie. Hy het weggegaan toe ek 3 was. My ma sê hy wou nie meer bly nie, dat hy ons verlaat het. Maar ek glo dit nie. Ek onthou hom. Ek onthou die manier hoe hy na my gekyk het, die manier hoe hy my vasgehou het. Mense wat lief is, gaan nie net so weg nie. Daar is iets wat my ma my nie vertel nie. Gerhard was vir 'n lang oomblik stil. Toe tel hy die telefoon op die tafel op en druk 'n knoppie. Sandra, ek het nodig dat jy onmiddellik na my kantoor kom, bring die superintendent ook. Ja, dis dringend. Baie dringend. Hy het neergesit en weer na Lienke gekyk. Lienke, wat ek jou nou gaan sê, kan moeilik wees om te verstaan, maar ek het nodig dat jy aandag gee. Die rekening wat jou oupa vir jou geopen het, is nie 'n gewone rekening nie. Dis nie eens 'n normale berekening nie. Dis iets baie, baie groter as dit. Groter hoe? Gerhard het diep asem gehaal voordat hy voortgegaan het. Dis 'n verseelde private baterekening. Dit beteken dit is gesluit, beskerm deur 'n hofbevel presies 10 jaar gelede. Niemand kan daaraan raak nie, niemand kan die besonderhede sien nie, niemand kan toegang kry sonder spesiale magtiging van 'n regter nie. Daar is net 3 sulke rekeninge in die hele bank. En joune is een van hulle. Lienke het gefrons en probeer verstaan. Maar hoekom sou my oupa dit doen? Hoekom die rekening verseël? Dit weet ek nie. Maar ek gaan uitvind. Want in daardie rekening, Lienke, is daar nie net Suid-Afrikaanse rand nie. Daar is internasionale fondse, aandele in buitelandse maatskappye, eiendomme wat as sekuriteit geregistreer is. En die waarde. Hy het gestop asof die woorde te moeilik was om uit te spreek. Hoeveel? Gerhard het na haar gekyk en vir die eerste keer sedert hulle die kantoor binnegekom het, het sy iets soos deernis in sy oë gesien. Ek kan jou nie die presiese syfer gee sonder die teenwoordigheid van 'n wettige voog en 'n verteenwoordiger van die hof nie. Maar ek kan jou sê dis genoeg vir jou om nooit weer in jou lewe te hoef te werk nie. En ook nie jou kinders nie. En ook nie jou kinders se kinders nie. Lienke het gevoel hoe haar bene swak word. Sy het in die leerstoel voor die tafel gaan sit, die leer het uit haar hande geval en op die mat beland. Oupa Stepanus, wat om 5 uur in die oggend opgestaan het om trappe skoon te maak, wat met 'n seer rug teruggekom het van soveel gewig dra, wat koue kosblik kos geëet het omdat hy nie tyd gehad het om dit warm te maak nie, het vir haar 'n fortuin nagelaat. Maar hoe? Hy het nooit geld gehad nie. Ons het altyd gesukkel. My ma werk as 'n dagwerker, sy maak in 3 verskillende huise skoon. Ons woon in 'n klein woonstel in Boksburg, ons deel 'n kamer. Hoe het oupa al daardie geld gehad? Dis presies die vraag wat ek ook vra. En dis hoekom ek met die superintendent moet praat. Want 'n rekening van hierdie aard verskyn nie uit die niet nie. Daar is 'n storie agter dit. 'n Storie wat verstaan moet word voor enigiets anders. Die deur het oopgegaan en 2 mense het ingekom. Een was 'n vrou van omtrent 40 met hare in 'n poniestert vasgemaak, wat 'n grys pak en 'n bril met 'n dun raam gedra het. Die ander was 'n ouer man, miskien 60 jaar oud, grys, met 'n ernstige lig wat selfs Gerhard ontspanne laat lyk het. Sandra, Dr. Venter, dankie dat julle so vinnig gekom het. Sandra, hierdie is Lienke Botha. Lienke, hierdie is Sandra, ons regsadviseur, en hierdie is Dr. Venter, superintendent van die bank. Die meisie van die konsternasie daaronder. Sandra het met nuuskierigheid na Lienke gekyk. Gerhard, wat gaan aan? Gerhard het die rekenaarmonitor gedraai sodat albei kon sien. Sandra het nader gekom, haar bril reggeskuif en begin lees. Haar oë het progressief groter geword. Dr. Venter het ook oorgeleun en Lienke het gesien hoe sy gesig kleur verloor, presies soos met Gerhard gebeur het. Is dit korrek, het Dr. Venter met 'n hees stem gevra. Het jy die data bevestig? 3 keer. En alles is korrek. Hierdie meisie is die wettige titularis van 'n private baterekening wat 10 jaar gelede deur 'n hofbevel verseël is. Die rekening is met haar geboorte in haar naam geopen, deur haar oupa, Stepanus Botha.
Sandra het iets op die tablet wat sy gedra het, ingetik, vinnig gelees en na Lienke gekyk met 'n uitdrukking wat verbasing en iets soos vrees gemeng het. Die verseelingsbevel is uitgereik deur regter Pieterse van die familiehof. Die beweerde rede was beskerming van 'n minderjarige onder bedreiging. Lienke, het jy al ooit van regter Pieterse gehoor? Lienke het haar kop negatief geskud. Sandra het 'n betekenisvolle blik met dokter Venter uitgeruil. Regter Pieterse is bekend vir uiters delikate sake. Hy hanteer situasies waar daar 'n werklike risiko vir die lewe of integriteit van minderjariges is. As hy hierdie verseelingsbevel onderteken het, is dit omdat daar 'n ernstige bedreiging was. Lienke het 'n koue rilling gevoel. Bedreiging? Watter soort bedreiging? Voordat iemand kon antwoord, was daar 'n dringende klop aan die deur. 'n Sekretaris het sonder om toestemming te wag, ingekom, haar gesig bekommerd. Meneer de Villiers, daar is 'n vrou op die grondvloer wat sê haar dogter het verdwyn en dat iemand haar hier sien ingaan het. Sy is baie ontsteld, amper in paniek. Sy het gesê die meisie se naam is Lienke. Lienke het met 'n sprong uit die stoel opgestaan. Dis my ma. Gerard het vir die sekretarisse geknik. Bring haar onmiddellik op. En doen dit diskreet. Ek wil nie hê enigiemand anders moet iets sien of hoor nie. Minder as 2 minute later het die deur weer oopgegaan en 'n vrou het ingehardloop. Dit was Jana Botha, 32 jaar oud, swart hare in 'n deurmekaar bolla, steeds met haar werksvoorskoot oor 'n denim en 'n verbleikte hemp. Haar oë was rooi en geswel, haar gesig gekenmerk deur onlangse trane. Lienke. My liewe heer, Lienke. Sy het die kantoor in 3 tree oorgesteek en haar dogter styf omhels, haar teen haar bors gedruk asof sy bang was sy sou verdwyn. Lienke het die bekende reuk van waspoeier en blykmiddel geruik wat altyd haar ma na werk vergesel het. Ma, ek is alright, ek het net... Wat het jy gedink? Wat het jy gedink, Lienke? Jy het van die skool af verdwyn. Die skoolhoof het my desperaat gebel en gesê jy het nie na pouse teruggekom nie. Ek het alles gelos, die hele stad deurkruis op soek na jou. Ek het gedink iets verskrikliks het gebeur. Jana het gebewe, haar hande het Lienke se skouers vasgeklem, haar oë het oor elke sentimeter van haar dogter gegaan, asof sy moes bevestig dat sy heel en ongedeerd was. Jammer, ma, ek moes hierheen kom, ek moes die saldo van die rekening sien wat oupa vir my geopen het. Jana se liggaam het styf geword. Sy het Lienke stadig losgelaat en vir die eerste keer rondgekyk, die ander mense in die kantoor opgemerk, die leekse omgewing, die rekenaarskerms, die ernstige blikke van Gerard, Sandra en dokter Venter. Haar gesig het nog bleker geword. Het julle vir haar gesê? Het julle vertel? Sandra het 'n tree vorentoe gegee, haar stem sag maar professioneel. Mevrou Botha, gaan sit asseblief. Ons moet oor 'n paar belangrike dinge praat. Nee. Nee. Jana het haar kop herhaaldelik geskit en teruggestap. Sy kan nie weet nie. Sy is te jonk. Sy was nie gereed nie. Haar pa het gesê sy mag eers weet wanneer sy oud genoeg is om te verstaan. Wie het toestemming hiervoor gegee? Niemand het toestemming gegee nie, het Gerard kalm gesê. Die dogter het op haar eie hierheen gekom en gevra om die saldo van die rekening te sien. Ons het dit nagegaan en ontdek dat dit 'n verseelde private baterekening is. Is u bewus hiervan? Jana het haar gesig met haar hande bedek. Haar skouers het begin bewe en 'n snik het uit haar keel ontsnap. Lienke het haar ma nog nooit so gesien nie, so gebroke, so bang. Sy het nader gekom en aan haar arm geraak. Ma, wat gaan aan? Hoekom het jy my nooit van die rekening vertel nie? Hoekom is jy so senuweeagtig? Jana het verskeie kere diep asem gehaal en probeer om haarself te beheer. Toe sy uiteindelik haar hande van haar gesig afhaal, was haar oë vol ou pyn, die soort pyn wat jare lank gebêre word, en wag op die oomblik om uit te kom, omdat ek jou wou beskerm. Omdat hierdie rekening, hierdie geld, ons gesin vernietig het. Dit was as gevolg daarvan dat jou pa moes weggaan. Dit was as gevolg daarvan dat jou oupa tot sy laaste dag in vrees geleef het. Maar hoe, het Lienke gevra, haar stem klein en verward. Hoe kan geld dit doen? Voordat Jana kon antwoord, het Sandra weer gepraat, terwyl sy inligting op haar tablet geraadpleeg het. Mevrou Botha, ek sien hier dat die verseelingsbevel 10 jaar gelede uitgereik is. Lienke was pas 6 maande oud. Die proses noem spesifieke dreigemente teen die gesin.
Kan u vir ons verduidelik wat gebeur het? Jana het na haar dogter gekyk, toe na die 3 onbekende volwassenes wat op 'n antwoord gewag het. Sy het gelyk of sy innerlik beklei, besluit hoeveel sy moes openbaar, hoeveel sy kon wegsteek. Uiteindelik het sy gesig en swaar in een van die leerstoele gaan sit. My pa, Stepanus, was nie net 'n opsigter nie. Ek bedoel, maar hy was ook soveel meer as dit. Hy was 'n intelligente man, al het hy nie veel geleer nie. Hy het gelees, waargeneem, geleer. En toe ek 'n kind was, het hy begin belê. Klein bedrag aan die begin, baie klein, oorskiet van sy salaris. Hy het gesê geld wat stil staan, is geld wat vermors word. Sy het stilgehou, haar trane met die rug van haar hand afgevee en voortgegaan. My pa het 'n natuurlike talent vir beleggings gehad. Hy kon patrone sien waar ander dit nie kon nie. Hy het begin met aandele van klein maatskappye waarop niemand iets gegee het nie. Verskeie kere was hy reg, die aandele het gestyg, hy het verkoop, herbelê. Dit het bietjies gegroei, altyd diskreet, altyd stil. Toe Lienke gebore is, het hy reeds 'n aansienlike bedrag geld gehad. Maar hy wou nie hê dit moes ons lewens verander nie. Hy was bang. Bang vir wat, het dokter Venter gevra en effens vorentoe geleun. Bang dat mense sou uitvind. Bang dat ons 'n teiken sou word. En hy was reg om bang te wees. Jana het na Lienke gekyk met soveel liefde en soveel spyt dat die meisie wou huil. Toe jy 6 maande oud was, het die dreigemente begin. Anonieme briewe, telefoonoproepe in die middel van die nag, vreemde mense op straat wat ons huis dophou. Iemand het van jou oupa se geld uitgevind. Ek weet nie hoe nie, maar hulle het. En daardie persoon wou hê hy moes alles na 'n spookrekening oordra, anders sou hulle iets aan jou doen. Lienke het die woorde gehoor, maar het gesukkel om dit te verwerk. Iemand het gedreig om haar seer te maak toe sy 'n baba was. As gevolg van geld. Gerard het ongemaklik in sy stoel rondgeskuif. En wat het jou pa gedoen? Hy het polisie toe gegaan, maar hulle het gesê sonder konkrete bewyse kon hulle nie veel doen nie. Toe het hy 'n prokureur gaan sien, wat hom na regter Pieterse geneem het. Die regter het alles aangehoor en besluit om die rekening te verseël, wat enige beweging sonder 'n hofbevel onmoontlik gemaak het. Dit was 'n manier om die bates te beskerm en terselfdertyd Lienke te beskerm. As niemand aan die geld kon raak nie, sou daar geen rede wees om die gesin te dreig nie. En het dit gewerk, het Sandra gevra en aantekeninge op haar tablet gemaak. Vir 'n rukkie. Die dreigemente het afgeneem. Die lewe het weer normaal geword, of amper. Maar toe Lienke 3 jaar oud was, het dinge weer vererger. Jana het haar oë toegemaak, asof die herinnering te pynlik was. Hulle het uitgevind waar jou pa werk. Hulle het hom begin volg. Eendag het hy by die huis gekom met 'n beseerde gesig. Hy het gesê hy is beroof, maar ek het geweet dis 'n leuen. Hy was doodbang. En toe het hy die moeilikste besluit van sy lewe geneem. Lienke het gevoel hoe haar hart vinniger klop. Sy het geweet wat kom, maar sy moes die woorde hoor. Hy het weggegaan. Nie omdat hy ons nie liefgehad het nie. Nie omdat hy 'n lafaard was nie. Maar omdat hy besef het dat solank hy naby ons was, ons in gevaar sou wees. Die mense wat die geld wou hê, het gedink hulle kon jou gebruik om hom te dwing om 'n manier te vind om die rekening te ontsluit. So hy het verdwyn. Heeltemal verdwyn. Hy het sy naam verander, na 'n ander stad gegaan, alle bande verbreek. Om ons te beskerm. Trane het nou oor Lienke se gesig gestroom, stil en warm. Alles het skielik sin gemaak. Die kere wat haar ma vermy het om oor haar pa te praat, die hartseer in haar oë toe Lienke gevra het, die manier hoe haar oupa altyd gesê het dat sy eendag alles sou verstaan. Is hy lewendig, het Lienke met 'n gebroke stem gevra. Is my pa lewendig? Voordat Jana kon antwoord, het die kantoordeur skielik oopgegaan. Die sekretarisse het haastig ingekom, haar gesig bleek van skok. Meneer de Villiers, daar is 'n man hier wat sê hy moet inkom. Hy is baie ontsteld. Sekuriteit probeer hom terughou, maar hy hou aan skree dat hy Lienke Botha moet sien. Jana het so vinnig opgestaan dat die stoel amper omgeval het. Haar gesig was so wit soos gips, haar oë wyd van skrik. Nee. Dit kan nie wees nie. Dit kan nie hy wees nie. Gerard het 'n knoppie op die interkom gedruk. Sekuriteit, hou die man vas, maar moenie hom seermaak nie. Ek kom persoonlik af. Nee, het Jana geskree, na die deur gehardloop en die pad geblokkeer.
As dit is wie ek dink dit is, kan hy Lienke nie sien nie. Hy kan nie. Ma, wie is dit? Lienke het nader gekom, haar hart het so hard geklop dat sy dit in haar eie ore kon hoor. Is dit my pa? Is dit hy? Jana het na haar dogter gekyk en iets het binne in haar gebreek. Sy het haar skouers verslae laat sak en effens geknik. Ek weet nie. Dis 7 jaar. 7 jaar wat ek nie sy gesig gesien het nie, wat ek nie sy stem gehoor het nie. Dit kan wees. Of dit kan iemand gevaarlik wees wat hom voordoen. Sandra het nader aan Jana gekom en 'n sagte hand op haar skouer geplaas. Mevrou Botha, as dit werklik Lienke se pa is, het hy die reg om hier te wees. En as dit nie is nie, sal sekuriteit dit hanteer. In elk geval, ons moet uitvind wie hierdie persoon is en wat hy wil hê. Jana het teesinnig geknik en van die deur af weggestap. Gerhard het vir almal beduie om in die kantoor te bly en het saam met Sandra uitgegaan. Dr. Venter het by Jana en Lienke gebly, die atmosfeer so gespanne dat dit moeilik was om asem te haal. Lienke het haar ma se hand vasgehou en dit koud en bewerig gevoel. Ma, as dit hy is, as dit regtig my pa is, wil jy hom nie sien nie. Mis jy hom nie? Jana het na haar dogter gekyk met oë vol pyn en verlange. Elke dag van my lewe. Elke dag word ek wakker en vir 'n sekonde vergeet ek dat hy nie meer hier is nie. Dan kom die werklikheid terug en ek onthou dat hy gekies het om ons te verlaat. Selfs al was dit om ons te beskerm, selfs al verstaan ek die redes, maak dit steeds seer. Dit maak so seer. Sy het afgebuig tot op Lienke se hoogte en haar dogter se gesig met albei hande vasgehou. Maar ek het jou nooit laat sleg dink van hom nie. Ek het jou nooit laat glo dat hy jou nie liefgehad het nie. Want dit sou die grootste leuen van almal wees. Jou pa was liewer vir jou as enigiets in die wêreld. Jy was die lig van sy lewe. En dit is presies hoekom hy weggegaan het, want om jou lief te hê, het beteken om jou te beskerm, selfs al het dit gekos om jou nooit weer te sien nie. Trane het oor albei se gesigte gestroom. Lienke het haarself in haar ma se arms gegooi en hulle het daar gebly, omhels en saam gehuil oor al die opgehoopte pyn van 7 jaar se afwesigheid en stilte. Dr. Venter het diskreet na die venster gedraai en hulle 'n oomblik van privaatheid gegee. Hy het self vinnig sy oë afgevee, ontroer deur die toneel. Na 'n paar minute het die deur oopgegaan. Gerhard het eerste ingekom, gevolg deur Sandra. En toe, agter hulle, het 'n man ingekom. Hy was lank en maar met donker hare wat grys drade by die slape begin kry het. Hy het eenvoudige klere gedra, 'n verbleikte geruite hemp en 'n denim. Hy het 'n baard van etlike dae gehad en diep kringe onder sy oë, asof hy lanklaas geslaap het. Maar dit was sy oë wat die ware verhaal vertel het, bruin oë wat gelyk het of dit te veel gesien het, te veel gelei het, te veel verloor het. Toe hy Lienke sien, het hy in die middel van die kantoor gaan staan asof hy 'n vuishou gekry het. Sy mond het oopgegaan, sy hande het gebewe en hy het daar en dan op sy knieë geval op die diermat en gesnik. Lienke. My klein Lienke. Lienke het na haar ma gekyk, op soek na bevestiging. Jana was versteen, trane het oor haar gesig geloop, maar sy het geknik. Dis hy. Dis jou pa. Dis Riaan. Lienke het nie gedink nie. Sy het net gehardloop. Sy het die paar meter gehardloop wat haar van die knielende man geskei het en haarself in sy arms gegooi. Riaan het haar so styf teen sy bors gedruk dat sy amper nie kon asemhaal nie, maar sy het nie omgegee nie. Hy het anders geryk as wat sy onthou het, maar die manier hoe hy haar omhels het, was presies dieselfde, daardie omhelsing wat haar heeltemal omvou het, wat haar laat voel het asof niks slegs in die hele wêreld kon gebeur nie. My dogter, my kleintjie, jy het so groot geword. Jy het so groot geword, so mooi. Riaan het tussen snikke gepraat, die woorde het gebroken en desperaat uitgekom. Jammer, jammer, jammer. Papa is so jammer. Elke dag het ek aan jou gedink. Elke dag wou ek terugkom. Maar ek kon nie. Ek kon jou nie in gevaar stel nie. Lienke het op sy skouer gehuil, haar hande het aan die geruite hemp vasgeklou. Ek het geweet. Ek het altyd geweet jy het ons nie verlaat nie. Ek het geweet. Riaan het uiteindelik verby sy dogter gekyk en Jana daar sien staan, 'n paar meter verder. Hulle oë het ontmoet en dit was asof 7 jaar se skeiding in 'n oomblik verdwyn het. Hy het Lienke steeds vasgehou, maar het 'n bewende hand in Jana se rigting uitgesteek. Jana. My Jana.
Jana het 2 huiwerige tree gegee, toe nog 2, en toe het sy ook gehardloop. Sy het langs hulle op haar knieë geval en die 3 het mekaar omhels, 'n gesin wat na so lank herenig is, saam gehuil, mekaar vasgehou, asof hulle bang was alles was net 'n droom wat enige oomblik kon eindig. Gerhard, Sandra en Dr. Venter het die toneel in respekvolle stilte dopgehou. Sandra het diskreet haar eie trane afgevee. Selfs Gerhard, bekend vir sy koue en berekenende hart, het ontroer gelyk. Na lang minute, toe die snikke uiteindelik bedaar het Riaan effens wegbeweeg en ernstig na Lienke gekyk. Lienke, ek moes nie hier gewees het nie. Ek het 'n groot risiko geneem deur te kom, maar toe ek hoor jy het bank toe gekom, dat jy gevra het om die saldo te sien, het ek geen keuse gehad nie. Ek moes jou waarsku, ek moes jou beskerm. Gerhard het 'n tree vorentoe gegee, sy professionele stem het teruggekeer. Meneer, jammer om te onderbreek, maar ek moet die situasie verstaan. Wie is u presies? En hoe het u geweet Lienke is hier? Riaan het met moeite opgestaan en Jana en Lienke gehelp om ook op te staan. Hy het sy gesig met die rug van sy hand afgevee en diep asem gehaal voordat hy geantwoord het. My naam is Riaan Botha. Of ten minste was dit. Vandag gebruik ek 'n ander naam, woon in 'n ander stad, het 'n ander lewe. Maar hierdie meisie hier is my dogter. En hierdie vrou hier is die enigste persoon vir wie ek ooit werklik lief was. Hy het na Gerhard gekyk met 'n intensiteit wat die bestuurder effens laat terugdeins het. Ek het 'n vriend wat in 'n prokureursfirma hier naby werk. Hy het my gebel en gesê hy het opmerkings gehoor oor 'n kind wat by 'n bank in Sandton opgedaag het en die saldo van 'n miljoenêr rekening wou sien. Haar naam was Lienke Botha. Ek het alles gelos en gehardloop. Want as ek kon uitvind sy is hier, kan ander mense ook uitvind. En daardie ander mense is nie vriende nie. Watter mense, het Sandra gevra, haar tablet gereed om aantekeninge te maak. Dieselfde wat die gesin 7 jaar gelede gedreig het. Riaan het ernstig geknik. Julle moet een ding verstaan. Die geld wat my skoonpa, wat Stepanus vir Lienke gelos het, is nie net 'n groot bedrag nie. Dis 'n fortuin wat aandag trek. En wanneer jy 'n fortuin het, het jy vyande. Mense wat dit van jou wil wegneem, wat dink ons verdien nie om soveel te hê nie. Hy het na Lienke gekyk met 'n mengsel van liefde en bekommernis. Toe die dreigemente begin het ek gedink dit sou genoeg wees om die rekening te verseël. Ek het gedink as die geld vasgevang, onaantastbaar was, sou die dreigemente ophou. En hulle het vir 'n rukkie opgehou. Maar hierdie mense is geduldig. Hulle het gewag. En nou dat Lienke hierheen gekom het, nou dat sy gevra het om die saldo te sien, het sy 'n waarskuwing in die stelsel geaktiveer. Enigeen met toegang tot sekere inligtingsnetwerke sal weet dat die rekening toegang verkry het. En hulle sal weet sy is kwesbaar. Maar sy is 'n kind, het Jana geprotesteer, haar stem skril van desperaatheid. 'n 10-jarige kind. Wie sou in staat wees om 'n kind seer te maak as gevolg van geld? Riaan het na sy vrou gekyk met 'n oneindige hartseer in sy oë. Jy sal verbaas wees waartoe mense in staat is vir geld, Jana. Jy sal verbaas en verskrik wees. Sandra het 'n betekenisvolle blik met Dr. Venter uitgeruil. Sy het nader aan Riaan gekom, die tablet in haar hande. Meneer Botha, ek verstaan u bekommernis. Maar daar is sekuriteitsprotokolle by hierdie bank. Niemand van buite kan toegang tot inligting oor rekeninge kry sonder 'n hofbevel nie. Die stelsel is heeltemal beskerm. Riaan het 'n bitter, humorlose laggie gegee. Mevrou, met alle respek, julle verstaan nie met watter soort mense ons te doen het nie. Hierdie mense hoef nie stelsels te kraak nie. Hulle het kontakte, informante, mense wat geïnfiltreer is op plekke wat julle nie eens kan voorstel nie. Iemand hier in die bank kon Lienke gesien het, kon die gesprek gehoor het, kon iemand gebel het. En nou weet hulle sy leef, dat sy groot word, en dat sy binnekort oud genoeg sal wees om toegang tot die geld te kry. Gerhard het in sy stoel regop gesit, sigbaar beledig. Stel u voor dat ek korrupte werknemers in my bank het. Ek stel niks voor nie. Ek stel 'n feit. Geld korrupteer. En hoe meer geld, hoe meer korrupsie. Julle dink julle werk op 'n veilige plek, maar ek weet julle weet nie eens wie al die mense is wat toegang tot sensitiewe inligting het nie. Die stilte wat gevolg het, was gespanne en ongemaklik. Dr. Venter het gekig en probeer om die gemoedere te kalmeer. Meneer Botha, ek verstaan u posisie.
En miskien is u op sekere punte reg, maar ons kan nie besluite neem wat slegs op aannames en vrese gebaseer is nie. Ons het feite nodig. En op hierdie oomblik is die feit dat Lienke hierheen gekom het om toegang tot haar rekening te versoek. As verteenwoordigers van die bank het ons die wettige verpligting om haar in te lig oor die bates wat in haar naam bestaan. Maar sy is 10 jaar oud. Riaan het sy stem verhef, die frustrasie het oorgeloop. Sy het nie die volwassenheid om hierdie inligting te hanteer nie. Julle gaan 'n enorme las op 'n kind se skouers plaas. Lienke, wat gedurende die hele bespreking stil gebly het 'n tree vorentoe gegee. Haar stem was klein maar ferm. Papa, ek moet weet. Riaan het na haar gekyk asof sy hom pas gesteek het. Hy het afgebuig en op haar ooghoogte gekom. Nee, kleintjie. Jy hoef nie. Jy moet 'n kind wees, speel, studeer, vriende hê. Jy het nie hierdie las nodig nie. Maar oupa wou hê ek moes weet. Hy het my laat beloof om hierheen te kom wanneer hy weggaan. Hy het gesê dit is belangrik. Lienke se woorde het Riaan sy oë styf laat toemaak. 'n Enkele traan het oor sy gesig geloop. Jou oupa was altyd hardkoppig. Selfs op die ou end het hy steeds gedink hy kon alles beheer, dat hy jou op sy manier kon beskerm. Toe het 'n nuwe stem by die gesprek aangesluit. Dit was Sandra, die regsadviseur, en haar toon was terselfdertyd sag en professioneel. Eintlik is daar iets wat julle almal moet weet. Wanneer 'n rekening deur 'n hofbevel verseël word met die rede van beskerming van 'n minderjarige, is daar spesifieke klousules wat nagekom moet word. En een van daardie klousules, in die geval van hierdie spesifieke rekening, noem die bestaan van 'n videotestament. Almal het omgedraai om na Sandra te kyk. Selfs Gerard het verbaas gelyk. Videotestament. Ek het dit nie geweet nie. Dit is in die hofleers wat aan die rekening geheg is. Dit is deur meneer Stepanus Botha 6 maande voor sy afsterwe gedeponeer. Die video kan slegs onder 2 voorwaardes toegang verkry word, albei is dat Lienke probeer het om toegang tot die rekening te kry. Die eerste voorwaarde is dat sy alleen moes kom, uit eie wil. Die tweede is dat albei ouers teenwoordig moes wees ten tye van die onthulling, of ten minste een wettige voog. Sandra het stilgehou en om die kamer gekyk. Al die voorwaardes is nagekom. Lienke het uit eie wil gekom. Haar ma is hier. En verbasend genoeg het haar pa ook opgedaag. Dit beteken dat ons wettiglik verplig is om die videotestament nou te wys. Nee, het Riaan begin protesteer, maar Jana het haar hand op sy arm geplaas en hom laat stop. Riaan, miskien is dit beter so, miskien het my pa iets geweet wat ons nie weet nie. Hy was altyd wyser as wat hy gelyk het. Sandra het na 'n ingeboude kas in die muur beweeg en 'n laai met 'n spesiale sleutel oopgemaak. Van binne het sy 'n verseelde koevert en 'n klein ISP-toestel uitgehaal. Sy het die toestel in Gerard se rekenaar ingeprop en die groot skerm teen die muur het aangeskakel. Almal het voor die skerm gaan staan. Lienke was tussen haar ma en pa, elkeen het een van haar hande vasgehou. Gerard en dokter Venter het eerbiedig eenkant bly staan. Sandra het play gedruk. Die beeld het effens gebewe voordat dit gestabiliseer het. En toe was hy daar? Stepanus Botha. Sittend in 'n eenvoudige stoel, in 'n kamer wat Lienke herken het as sy kamer in die klein woonstel in Boksburg. Hy het 'n skoon wit hemp aangetree, sy grys hare teruggekam, sy bruin oë kalm en helder. Hy was sigbaar maarder as wat Lienke onthou het, sy wangbene prominent, maar sy glimlag was dieselfde as altyd, daardie sagte glimlag wat haar veilig laat voel het. Lienke het 'n snik gegee toe sy haar oupa lewendig op die skerm sien. Jana het haar hand stywer gedruk en Riaan het sy arm om sy dogter se skouers gesit. Hallo my klein Lienke. As jy hierdie sien, beteken dit ek is reeds weg. En dit beteken ook dat jy dapper genoeg was om alleen bank toe te gaan, soos ek gevra het. Ek is trots op jou, my klein dogter. Ek was nog altyd. Stepanus se stem was kalm, afgemete, gelaai met ingehoue emosie. Ek weet baie dinge maak nie nou vir jou sin nie. Ek weet jou ma het jou waarskynlik beskerm teen inligting wat sy gedink het jy nie gereed was om te weet nie. En ek weet jou pa is nie naby nie, maar nie uit sy eie keuse nie. Dit alles is deel van 'n ingewikkelde storie, 'n storie wat vertel moet word. Stepanus het liggies gehoes en water gedrink uit 'n glas wat buite die raam was. Toe jy gebore is, Lienke, was ek seker dat my lewe die moeite werd was. Jy was so klein, so perfek, so vol lig.
En ek het myself beloof dat ek alles in my vermoë sou doen om te verseker dat jy al die geleenthede sou hê wat ek nooit gehad het nie. Ek het nie formele opleiding gehad nie, nie 'n belangrike naam nie, nie koneksies nie. Maar ek het iets gehad wat baie ryk mense nie het nie, dissipline en geduld. Hy het effens geglimlag, 'n hartseer glimlag. Ek het dekades lank klein bedrae belê. Oorskiet van salaris, voetjies, karige besparings wat die meeste mense aan nonsens sou spandeer. Maar ek het daardie geld as saadjies gesien. Ek het geplant en gewag dat dit groei. En dit het gegroei. Dit het gegroei op maniere wat ek self nie verwag het nie. Klein maatskappye wat reuse geword het. Aandele wat vermenigvuldig het. Internasionale beleggings wat my ondenkbare opbrengste gegee het. Stepanus het stilgehou, sy blik het ernstiger geword. Maar met die geld het die gevaar gekom. Mense het uitgevind. Slegte, gierige mense wat gedink het ek verdien nie om te hê wat ek gehad het nie. Die dreigemente het begin. En toe hulle sien ek gee nie toe nie, het hulle jou gedreig. 'N weerlose baba. My kosbare kleindogter. Trane het oor Lienke se gesig gestroom terwyl sy gekyk het. Op die skerm het Stepanus sy eie oë afgevee voordat hy voortgegaan het. Jou pa, Riaan, is die dapperste man wat ek ooit geken het. Toe hy besef het dat sy teenwoordigheid jou en jou ma in gevaar stel, het hy die moeilikste ding gedoen wat 'n pa kan doen. Hy het weggegaan. Nie omdat hy jou nie liefgehad het nie, maar omdat hy jou te liefgehad het om jou lewe te waag. Hy het alle bande verbreek, sy identiteit verander, in anonimiteit geleef. Alles om jou te beskerm. In die kamer het Riaan stil gehuil, sy gesig in sy vrye hand weggesteek. Jana het ook gehuil, maar haar oë op die skerm gehou. En nou kom ons by die rede vir hierdie video. Lienke, jy het 'n rekening in jou naam. 'n Rekening met 'n waarde wat jou lewe sal verander. Maar daardie waarde kom met 'n las. Dit kom met verantwoordelikheid. En dit kom met 'n keuse wat net jy kan maak. Stepanus het effens vorentoe geleun, asof hy deur tyd en ruimte kon sien, reguit in sy kleindogter se oë. Ek kon jou eenvoudig die geld gegee het toe jy 18 geword het. Ek kon dit gedoen het en dit sou dit wees. Maar dan sou jy net nog 'n ryk kind wees wat nie die waarde van wat sy het ken nie. En ek het jou grootgemaak om beter as dit te wees. Ek het jou grootgemaak om te verstaan dat geld nie 'n doel is nie. Dis 'n instrument. Instrument wat kan bou of vernietig, afhangende van wie dit gebruik en hoe. Daarom gaan ek jou 'n keuse gee. 3 verskillende paaie en jy sal besluit watter een om te volg. Nie jou ma nie, nie jou pa nie, nie 'n prokureur nie. Jy want dit is jou geld, jou lewe, jou toekoms. Stepanus het diep asem gehaal en 'n vinger opgelig. Opsie nommer 1, jy ontvang alles onmiddellik. Op die dag dat jy 11 word, word al die geld na jou persoonlike rekening oorgeplaas. Jy word 'n miljoenêr terwyl jy nog 'n kind is. Jy kan koop wat jy wil, gaan waar jy wil, alles hê waarvan jy nog altyd gedroom het. Maar daarmee saam kom die blootstelling. Mense sal weet. Hulle sal jou anders behandel. Sommige sal jou beny, ander sal probeer om jou uit te byt. Jy sal weer 'n teiken word, miskien selfs meer as toe jy 'n baba was. En jy sal iets kosbaars verloor, jou normale kinderjare, jou kans om groot te word sonder die las om ryk te wees. Hy het 'n tweede vinger opgelig. Opsie nommer 2, jy ontvang die geld wanneer jy 21 word. Tot dan bly dit verseël, beskerm, groeiend met rente en beleggings. Jy bly 'n kind, gaan na 'n normale skool, het normale vriende, leef 'n gewone lewe. Niemand hoef van die geld te weet nie. Jy groei, word volwasse, leer die waarde van dinge. En wanneer jy oud genoeg is om wyse besluite te neem, wanneer jy die emosionele struktuur het om rykdom te hanteer, dan eers ontvang jy alles. Met regsbeskerming, met behoorlike toesig, met sekuriteit. Stepanus het stilgehou voordat hy die derde vinger opgelig het, en sy blik op die skerm het meer intens geword. Opsie nommer 3, jy verwerp die erfenis heeltemal. Jy skenk alles aan liefdadigheidsorganisasies, aan sake waarin jy glo, aan mense wat dit meer nodig het, as jy kies om 'n eenvoudige lewe te lei, sonder die las van geld, sonder die gevare wat dit bring, sonder die komplikasies. Jy is vry. Heeltemal vry. Lienke het die gewig van elke woord gevoel. 3 paaie, 3 verskillende toekomse. Haar oupa het haar die mag gegee om te kies wie sy wou wees. Op die skerm het Stepanus weer geglimlag, daardie sagte en wyse glimlag.
Ek weet dis 'n moeilike besluit vir iemand so jonk. Maar jy is sterker as wat jy dink, Lienke. Jy het jou ma se hart en jou pa se moed. En jy het iets meer, iets wat ek van kleins af in jou sien groei het, deernis. Jy het altyd vir ander omgegee. Jy wou altyd help. Onthou jy toe jy 6 was en jou jas vir 'n meisie gegee het wat koud gekry het by die skool? Onthou jy toe jy jou sakgeld maande lank gespaar het om 'n geskenk vir jou juffrou te koop wat hartseer was? Daardie klein dade het my gewys wie jy werklik is. Stepanus het die trane afgevee wat oor sy gesig in die opname geloop het. Maak nie saak watter opsie jy kies nie, ek sal trots wees op jou. As jy kies om die geld nou te ontvang, gebruik dit met wysheid. As jy kies om te wag, leef jou lewe voluit tot dan. En as jy kies om dit te verwerp, weet dat dit jou nie minder spesiaal maak nie. Eintlik maak dit jou nog meer spesiaal, want dit beteken jy die belangrikste les verstaan, dat rykdom nie in geld gemeet word nie, maar in karakter. Hy het agteroor in die stoel geleun, moeg maar vreedsaam. Daar is nog een ding wat ek jou moet sê, my kleindogter. In die leer wat jy vashou, is daar 'n verseelde koevert. Binne-in is 'n brief van jou pa. Hy het dit 7 jaar gelede geskryf, net voordat hy weg is. Hy het my gevra om dit te bewaar en vir jou te gee wanneer hierdie oomblik aanbreek. Lees dit met 'n oop hart. En verstaan dat alles wat hy gedoen het, elke opoffering, elke dag ver van jou af, uit liefde was. Die beeld het effens begin bewe en Stepanus het buite die raam gekyk, asof iemand die kamer binne gekom het. Hulle roep my vir middagete. Ek moet hier klaarmaak. Lienke, my klein liggie, my rede om met 'n doel te geleef het, ek is liewer vir jou as wat woorde kan uitdruk. Wat ook al jou keuse is, weet dat jy alles wat die beste in ons familie is, in jou dra. Jy is my grootste prestasie. Totsiens, my kleindogter. Tot ons mekaar weer ontmoet, waar dit ook al mag wees. Stepanus het sy hand in 'n sagte waai opgelig, laaste keer geglimlag, en die skerm het swart geword. Die stilte in die kantoor was absoluut. Almal het gehuil, selfs Gerard en Dr. Venter, manne wat gewoond was daaraan om hulself in enige situasie te handhaaf. Lienke het in haar pa se arms gesnik, wat haar styf vasgehou het terwyl hy self van emosie gebewe het. Jana het haar gesig in haar hande weggesteek, haar skouers het geskit met die krag van haar gehuil. Sandra was die eerste om haar stem te herwin, alhoewel dit hees en gebroke uitgekom het. Lienke, in die leer wat jy gebring het, is daar regtig 'n verseelde koevert. Lienke het geknik sonder om te kon praat. Met bewende hande het sy die deursigtige leer oopgemaak en van binne 'n vergeelde koevert uitgehaal. Op die agterkant, geskryf met 'n netjiese handskrif, was, vir Lienke, my dogter, my lewe. Van jou pa wat nooit opgehou het om jou lief te hê nie. Riaan het na die koevert gekyk asof dit 'n giftige slang was. Hy het sy kop geskud, meer trane het geloop. Ek het dit op my laaste dag by die huis geskryf. Voordat ek weg is. Ek het dit vir Stepanus geneem en gevra hy moet dit bewaar, want ek kon jou nie sonder 'n verduideliking los nie, maar ek kon ook nie die brief persoonlik vir jou gee nie. Dit sou wees om toe te gee aan die versoeking om te bly, en as ek gebly het, sou jy in gevaar gewees het. Lienke het die koevert met eerbied geneem, maar voordat sy dit oopgemaak het, het sy na haar pa gekyk. Kan ek dit nou lees? Voor almal. Riaan het geknik, alhoewel dit gelyk het of dit hom fisies pynig. Dis jou brief, kleintjie. Jy besluit wanneer en hoe om dit te lees. Lienke het diep asem gehaal en die koevert versigtig oopgeskeur. Van binne het sy 2 velle papier uitgehaal, met die hand geskryf met dieselfde handskrif as op die koevert. Sy het hardop begin lees, haar stem klein maar ferm. My klein Lienke. Terwyl ek hierdie skryf, slaap jy in jou bekkie, jou duim in jou mond, daardie laptop wat jy so lief het, styf teen jou bors gedruk. Jy is so klein, so perfek, so onbewus van alles wat gebeur. En ek is dankbaar daarvoor. Ek is dankbaar dat jy nog nie hierdie las hoef te dra nie. Lienke het stilgehou om haar trane af te vee en voortgegaan. Môre gaan ek weg. Nie omdat ek wil nie. Nie omdat ek jou nie liefhet nie. Maar presies omdat ek jou liewer het as my eie lewe. Slegte mense wil jou oupa se geld hê. En hulle het ontdek dat die maklikste manier om dit te kry, is om jou as gijslaer te gebruik. Solank ek naby is jy in gevaar. So ek moet verdwyn. Ek moet hulle laat dink ek het julle verlaat, dat ek nie meer omgee nie. Slegs dan sal jy veilig wees. Lienke se stem het begin val,
maar sy het haarself gedwing om voort te gaan. Dit gaan moeilik wees om sonder 'n pa groot te word. Daar sal daar wees wat jy my sal haat, daar wat jy sal dink ek was niks werd nie, dat ek 'n lafaard was. Laat jou ma dit ook dink, as dit nodig is. Laat almal dit dink. Want hulle opinie maak nie saak nie. Wat saak maak, is dat jy lewendig, gesond en veilig is. En ek sal die pyn van jou afwesigheid dra as die prys wat ek moet betaal om jou toekoms te verseker. Lienke moes stop. Haar keel was so styf dat die woorde nie meer wou uitkom nie. Riaan het nader gekom en probeer om die brief te neem. Jy hoef nie nou voort te gaan nie, kleintjie. Jy kan dit later lees, privaat. Maar Lienke het haar kop geskit en effens wegbeweeg, vasbeslote om klaar te maak. Ek wil hê jy moet weet dat ek elke dag aan jou sal dink. Ek sal my voorstel hoe jy is, of jy gelukkig is, of jy goed groot word. Ek sal wonder of jy van wiskunde of van Afrikaans hou, of jy sokker of dans verkies, of jy vriende by die skool gemaak het. Ek sal jou mis met elke asemteug, met elke hartklop. Maar ek sal vasbyt, want ek weet dis die regte ding om te doen. Sy het vinnig haar trane afgevee en die laaste reëls gelees. Wanneer jy hierdie lees, sal dit wees omdat jou oupa weg is en jy dapper genoeg was om antwoorde te soek. Dit sal wees omdat jy reeds groot geword het en gereed is om die waarheid te weet. En ek hoop met my hele hart dat jy my kan vergewe. Nie omdat ek weggegaan het nie, want ek sou dit weer doen as dit nodig was. Maar omdat ek jou laat groot word het sonder 'n pa wat teenwoordig is. Jy het beter verdien. Jy het alles verdien. Ek is liewer vir jou as wat woorde kan sê. Vir altyd en verder. Jou pa, Riaan. Lienke het die brief versigtig opgevou en dit teen haar bors gedruk. Toe draai sy na haar pa en omhels hom met al die krag wat sy in haar klein lyfie gehad het. Ek het jou nooit gehaat nie. Nooit. Ek het altyd geweet jy is lief vir my. Ek het altyd geweet. Riaan het haar vasgehou, asof sy die kosbaarste ding in die heelal was. Sy liggaam het geskit met snikke wat hy vir 7 lang jare opgehou het. Jana het by die omhelsing aangesluit, en die 3 het daar gestaan, verstrengel, 'n gebroke gesin wat uiteindelik begin herenig het. Na 'n lang tyd het Sandra fyn gekug. Lienke, ek weet dit is 'n baie emosionele oomblik, en ek is jammer ek moet nou praktiese sake opper. Maar daar is protokolle wat gevolg moet word. Volgens jou oupa se testament moet jy 'n besluit oor die erfenis neem. Dit hoef nie nou te wees nie, jy kan 'n paar dae neem om te dink. Nee, het Lienke gesê, haar stem verbasend ferm. Ek weet reeds wat ek wil hê. Almal het haar met verbasing aangekyk. Riaan het gefrons. Kleintjie, jy hoef nie haastig te besluit nie. Dis 'n baie belangrike besluit. Dink mooi, praat met jou ma, slaap daaroor. Maar Lienke het haar kop geskit. Sy het van haar ouers se omhelsing wegbeweeg en in die middel van die kantoor gaan staan, haar postuur regop, haar blik vasberade. Sy het op daardie oomblik ouer as haar 10 jaar gelyk, asof volwassenheid skielik aangekom het, gedwing deur die omstandighede, maar nietemin welkom. Ek kies die tweede opsie. Ek wil die geld ontvang wanneer ek 21 word. Ek wil nou 'n kind bly, skool toe gaan, vriende hê, normaal lewe. Ek wil nie anders wees nie. Ek wil nie hê mense moet my as die ryk meisie sien nie. Ek wil net Lienke wees. Jana het 'n sug van verligting en trots gegee. Riaan het sy oë toegemaak en stadig geknik. Sandra het met 'n effense glimlag op haar lippe aantekeninge op haar tablet gemaak. Dis 'n baie wyse keuse, Lienke. Dit toon volwassenheid bo jou jare. Maar ek is nie klaar nie, het Lienke voortgegaan. Daar is 'n voorwaarde. 'n Voorwaarde. Gerhard het sy wenkbroue gelig. Watter soort voorwaarde? Lienke het diep asemhaal, asof sy moed bymekaar skraap om iets belangriks te sê. Oupa het in die video gesê ek het deernis. Dat ek altyd vir ander omgegee het. En hy was reg, ek sien kinders by my skool wat nie kos het om te eet nie. Ek sien kinders wat elke dag dieselfde klere dra omdat dit die enigste is wat hulle het. Ek sien kinders wat nie die skoolmateriaal kan koop nie en skaam kry. En dit maak my hartseer. Dit maak my kwaad. Want niemand kies om arm gebore te word nie. Niemand kies om nie geleenthede te hê nie. Sy het om die kamer gekyk en die oë van elke persoon teenwoordig ontmoet. So my voorwaarde is dit, ek wil hê 'n deel van die geld moet nou gebruik word. Nie vir my nie.
om 'n stigting te skep wat ander kinders help. Kinders wat honger ly, wat nie behoorlike klere het nie, wat slegte skole bywoon, wat vir almal onsigbaar is. Ek wil hê hulle moet die geleenthede hê wat ek gehad het, al was ek arm. Ek wil hê hulle moet 'n goeie skool, goeie kos, ordentlike klere hê. Ek wil hê hulle moet voel dat iemand vir hulle omgee. Die stilte wat gevolg het, was een van pure bewondering. Gerhard het na Lienke gekyk asof hy haar vir die eerste keer sien. Sandra het weer trane oor haar gesig gehad. Dr. Venter het verskeie kere sy keel skoongemaak, sigbaar ontroer. Jana het nader aan haar dogter gekom en haar hande op haar skouers geplaas. Lienke, is jy seker? Dit beteken om van baie geld afstand te doen. Geld wat joune sou wees. Ek weet, maar wat gaan ek op 21 met soveel geld doen? 100 huise koop. 1000 kledingstukke. Oor die hele wêreld reis. Dit sal my nie gelukkiger maak nie. Maar om te weet dat ek ander kinders gehelp het om 'n beter lewe te hê, sal my gelukkig maak. Dit het betekenis. Riaan het ook nader gekom, sy oë het geblink van trots. Jy weet oupa Stepanus sou van hierdie idee gehou het. Hy het altyd gesê geld wat stil staan, is geld wat vermors word. En geld wat vir die goeie gebruik word, is geld wat vermenigvuldig word. Ek onthou, het Lienke met 'n hartseer glimlag gesê. Hy het my dit geleer. Hy het my geleer dat die waarde van mense nie lê in wat hulle het nie, maar in wat hulle doen met wat hulle het. Sandra het 'n tree vorentoe gegee, professioneel, maar sigbaar aangeraak. Lienke, wat jy voorstel, is absoluut moontlik. Ons kan 'n stigting in jou naam stig, met 'n deel van die rekening se fondse. Jy sou die stigter wees en, wanneer jy 21 word, kan jy die direkte bestuur oorneem. Tot dan sou daar 'n professionele span wees wat die projekte administreer, altyd met deursigtigheid en aanspreeklikheid. Hoeveel sou nodig wees, het Jana gevra, bekommerd. Ek wil nie hê Lienke moet alles weggee en met niks vir haar toekoms oorbly nie. Sandra het haar tablet geraadpleeg en 'n paar vinnige berekeninge gemaak. Gebaseer op die totale waarde van die rekening, kan ons onmiddellik 20% aan die stigting toewys. Dit sou genoeg wees om 'n volhoubare organisasie te stig wat oor die jare honderde, miskien duisende kinders kan help. Die oorblywende 80% sou verseël bly tot Lienke 21 word en aanhou om rente te verdien en met beleggings te groei. En selfs met 20% wat uitgehaal word, sal daar nog baie vir haar oorbly, wou Riaan bevestig. Gerhard, wat gedurende die hele gesprek stilgebly het, het uiteindelik gepraat. Meneer Botha, mevrou Jana, selfs met 20% wat uitgehaal word en alle belasting en fooie in ag geneem word, sou die waarde wat vir Lienke op 21 oorbly, steeds genoeg wees om finansiële gemak vir die res van haar lewe en vir die volgende geslagte van haar familie te verseker. Die skoonpa was 'n uitsonderlike belegger. Die opgehoopte rykdom is werklik buitengewoon. Lienke het na haar ouers gekyk en goedkeuring gesoek. Jana het trane in haar oë gehad, maar het geglimlag. Ek is so trots op jou, my dogter. So trots dat ek dit nie eens in woorde kan uitdruk nie. Riaan het voor Lienke gekniel en haar klein handjies vasgehou. Lienke Botha, jy is die wonderlikste persoon wat ek ken. Op 10-jarige ouderdom neem jy besluite wat volwasse mans en vroue nie die moed of wysheid sou hê om te neem nie. Jou oupa was reg oor jou. Jy het deernis. En dit is meer werd as enige fortuin. Sandra het op haar tablet begin tik en die nodige dokumente voorberei. Dan is dit besluit. Ek sal die papiere voorberei om die Lienke Botha stigting te stig. Ons sal 'n paar handtekeninge nodig hê, aangesien Lienke minderjarig is, maar met die teenwoordigheid van albei ouers en hofgoedkeuring, sal ons alles wettig kan doen. Dr. Venter het nader aan Lienke gekom en formeel sy hand uitgesteek. Juffrou Lienke, dit is 'n eer om iemand so jonk en so wys te ontmoet. En ek wil hê jy moet weet dat hierdie bank jou stigting ten volle sal ondersteun. Ons sal seker maak dat elke sent op die mees doeltreffende manier gebruik word om soveel moontlik kinders te help. Lienke het sy hand geskud, vreemd, maar ook 'n bietjie trots gevoel. Sy was net 'n kind, maar sy is met dieselfde respek behandel as wat hulle 'n volwassene sou gee. Dankie, meneer. En dankie dat u in my geglo het, selfs na hoe u my behandel het toe ek hier aangekom het. Dr. Venter het die ordentlikheid gehad om skaam te lyk. Daaroor wil ek formeel om verskoning vra. Die mense op die grondvloer, insluitend ons werknemers, het jou op 'n onaanvaarbare manier behandel.
Ek sal verseker dat almal betrokke opleiding oor respek en waardigheid ontvang, ongeag die voorkoms of ouderdom van die kliënte. Gerard het ongemaklik in sy stoel rondgeskuif en uiteindelik met 'n lae stem gepraat. Lienke, ek moet ook om verskoning vra. Ek was wreed teenoor jou. Ek het vir jou gelag, jou gespot, jou behandel asof jy niks werd was nie. En alles omdat jy nie aangetrek was soos ek gedink het 'n ryk persoon moes aantrek nie. Dit sê baie oor my karakter of die gebrek daaraan. Ek is jammer. Ek is regtig jammer. Lienke het hom vir 'n lang oomblik aangekyk. Toe verbasend genoeg, het sy geglimlag. Dankie dat u om verskoning vra, meneer De Villiers. Maar weet u wat ek vandag geleer het? Ek het geleer dat mense soms met hul oë oordeel en nie met hul hart nie. U het my in eenvoudige klere gesien en gedink ek is niks werd nie. Maar oupa het altyd gesê klere maak nie die mens nie. Karakter maak die mens. En ek hoop dat u na vandag dit sal onthou wanneer 'n ander kind hier inkom en hulp vra. Gerard het geknik, duidelik aangeraak en skaam. Ek sal onthou. Ek beloof ek sal onthou. Sandra het klaar getik en na die groep gekyk. Wel, ons het baie werk wat voorlê. Ons moet regsdokumentasie voorberei, regter Pieter se kontak om die veranderinge aan die rekening goed te keur, die struktuur van die stigting vestig en administratiewe span aanstel. Dit sal 'n paar weke, miskien maande, neem. Maar ek kan waarborg dat dit korrek gedoen sal word. En intussen het Jana gevra, die bekommernis het na haar stem teruggekeer. Die dreigemente wat Riaan genoem het. As gevaarlike mense van die rekening uitvind, is Lienke nog steeds in gevaar. Riaan het opgestaan, sy uitdrukking ernstig en beskermend. Dit is iets wat ons moet bespreek. Ons kan nie net die risiko's ignoreer nie. Mense wat 7 jaar gelede gevaarlik was, is waarskynlik vandag nog gevaarlik. Dr. Venter het ingegryp, pynsend. Daar is 'n manier om dit te hanteer. As ons die stigting van die stigting publiek aankondig, as ons die hele operasie deursigtig en goed gedokumenteer maak, sal dit baie moeiliker wees vir enige iemand om iets te probeer. Dreigemente werk in die skadu in die geheim. Maar wanneer alles aan die lig blootgestel word, wanneer daar openbare oë is wat dophou, verminder die risiko aansienlik. Stel u voor dat ons Lienke 'n openbare figuur maak. Jana het verskrik gelyk oor die idee. Nie presies nie. Ek stel voor dat ons die stigting publiek maak. Lienke kan die stigter wees, maar sy hoef nie die gesig te wees nie. Ons kan woordvoerders, bestuurders wat die media hanteer, aanstel. Lienke kan relatief anoniem bly terwyl sy steeds 'n werklike impak op die wêreld maak. Riaan het die voorstel oorweeg en stadig sy kop geknik. Dit kan werk. As dit duidelik word dat die geld vir die goeie gebruik word, om behoeftige kinders te help, sal mense met 'n gewete 2 keer dink voordat hulle iets probeer. Die reputasiekoste sal te hoog wees. En daar is nog iets, het Sandra bygevoeg. As Riaan bereid is om amptelik na die gesin terug te keer, as hy sy wettige identiteit kan hervat, sal dit ook help. 'n Verenigde gesin is sterker, meer beskermd. Mense sal 2 keer dink voordat hulle met julle mors. Riaan het na Jana gekyk, 'n stil vraag in sy oë. Sy het teruggekyk en iets het tussen hulle gebeur, 'n kommunikasie wat nie woorde nodig gehad het nie. Toe het Jana geknik, trane het weer oor haar gesig geloop. Ja. Kom asseblief terug. Kom terug na ons. Kom terug na jou lewe. Ons het reeds 7 jaar verloor. Ek wil nie nog 'n dag verloor nie. Riaan het haar in 'n stywe omhelsing getrek, haar hare, haar slape, haar gesig gesoen. Ek kom terug. Ek kom terug en ek sal nooit weer weggaan nie. Ek beloof. Ek beloof vir jou en vir Lienke. Ons gaan weer 'n gesin wees. Lienke het by die omhelsing aangesluit, en die 3 het daar gestaan, uiteindelik herenig, die wonde van die verlede het begin genees. Sandra het na 'n paar minute fyn gekug. Daar is nog een ding wat ons moet bespreek. Lienke, sal jy wil deelneem aan die besluite van die stigting? Kies watter projekte om te ondersteun, watter skole om te help, hoe die geld versprei sal word. Kan ek dit doen? Al is ek net 10 jaar oud. Wettiglik sou die finale besluit by die volwasse administrateurs lê. Maar jou opinie sou in ag geneem word. Dit is immers jou stigting. En ek glo jy het 'n unieke perspektief. Jy weet hoe dit is om 'n kind in 'n moeilike situasie te wees. Jy verstaan die behoeftes op 'n manier wat volwassenes soms vergeet.
Lienke het vir 'n oomblik gedink. Ek wil deelneem, ja. Ek wil die skole besoek, die kinders ontmoet, verstaan wat hulle regtig nodig het. Ek wil nie net 'n naam op 'n stuk papier wees nie. Ek wil regtig 'n verskil maak. Gerard, wat alles met groeiende bewondering dopgehou het, het opgestaan en na 'n kas gegaan. Van binne het hy 'n elegante leeraktetas uitgehaal. Lienke, as jy 'n stigter gaan wees, het jy behoorlike gereedskap nodig. Hierdie aktetas is vir jou. Om jou dokumente, jou idees, jou planne te bewaar. Dis 'n geskenk. 'n Verskoning en 'n stem van vertroue in die werk wat jy gaan doen. Lienke het die aktetas met eerbied geneem. Dit was swaar van egte leer met haar voorletters in goud gegraveer op. Dit was die soort ding wat sy nooit sou hê nie, wat haar ma nooit sou kon koop nie. Maar meer as die voorwerp self, was dit wat dit verteenwoordig het. Respek. Erkenning. Om te glo dat 'n 10-jarige kind iets belangriks kon doen. Dankie, meneer De Villiers. Ek sal goed daarna omsien. En ek sal dit gebruik om goeie dinge te doen. Die volgende ure was 'n mengsel van papierwerk, regsverduidelikings, telefoonoproepe en beplanning. Sandra het voorlopige dokumente voorberei. Dr. Venter het regter Pieterse gekontak, wat ingestem het tot 'n spesiale verhoor om die veranderinge goed te keur. Riaan het die proses begin om sy wettige identiteit te hervat, wat sou behels dat hy die polisie kontak en die hele situasie verduidelik. Toe hulle uiteindelik klaar was, het dit al buite donker geword. Die ligte van Johannesburg het begin aanskakel en die stad in 'n see van blinkpunte verander. Lienke was moeg, maar dit was 'n goeie moegheid, die soort wat kom na 'n belangrike en betekenisvolle dag. Gaan ons huis toe, het Jana saggies gevra en haar hand deur haar dogter se hare gestreel. Kom ons gaan. Lienke het geglimlag. Maar ons gaan nie meer in daardie klein woonstel in Boksburg woon nie. Jana het 'n blik met Riaan uitgeruil. Wel, tegnies is die geld nog verseël, so vereers ja, ons sal daar aanbly. Maar wanneer jou pa wettiglik weer kan begin werk, wanneer dinge normaliseer, kan ons aan iets beters dink. Dit hoef nie 'n herhuis te wees nie. Net iets gemakliker met 'n kamer vir jou. Ek sal daarvan hou. Om my eie kamer te hê. Om te kan studeer sonder om die tafel met die aandete se potte te deel. Almal het gelag, die spanning het uiteindelik opgelos in iets ligter, meer hoopvol. Hulle het van Gerard, Sandra en Dr. Venter afskeid geneem met handdrukke en drukkies. Toe hulle in die huisbak klim, het Lienke na haar ouers gekyk, een aan elke kant van haar, wat haar hande vashou. Dit was vreemd en wonderlik terselfdertyd. Sy het die oggend alleen gekom, bang maar vasberade. En nou het sy vir die eerste keer in 7 jaar met haar volledige gesin teruggekeer. Hulle het die gebou verlaat na die vars naglig. Santon was besig, motors het verbygery, mense het haastig geloop, die lewe van die stad het onverskillig voortgegaan teenoor elkeen se persoonlike dramas. Hulle het 'n bus na Boksburg geneem. Riaan het die kaartjies betaal met die paar munte wat hy in sy sak gehad het. Hulle het agter gesit, Lienke in die middel, haar kop teen haar pa se skouer geleun terwyl sy haar ma se hand vasgehou het. Die bus het deur die strate van Johannesburg geskit en gestamp, maar Lienke het dit skaars opgemerk. Sy het aan haar oupa gedink, hoe bly hy sou gewees het om die gesin weer bymekaar te sien. Oupa het geweet, het sy slaperig gemompel. Hy het geweet dit sou gebeur. Dis hoekom hy my laat beloof het om alleen bank toe te gaan. Hy het geweet dit sou pappa terugbring. Riaan het sy dogter stywer teen hom gedruk. Jou oupa was altyd slimmer as wat hy gelyk het. Hy het 'n plan gehad. En dit het gewerk. Toe hulle by die woonstel in Boksburg aankom, was dit al na 9 uur die aand. Dit was 'n ou gebou met aftopmure en 'n swak verligte trap. Die woonstel was op die 3de verdieping, 2 klein kamers en 'n piepklein badkamer. Maar daardie aand het dit soos 'n paleis gevoel. Want dit was volledig. Want daar was 'n hele gesin binne-in. Jana het 'n eenvoudige aandete voorberei, rys, boontjies en gebakte eier. Hulle het by die klein kombuistafel geëet, oor alles en niks gepraat en 7 jaar se verlore gesprekke ingehaal. Riaan het vertel van sy lewe in wegkruip, die tydelike werke, die voortdurende eensaamheid, die nagte toe hy amper opgegee het en teruggekom het. Jana het gepraat oor die probleme om Lienke alleen groot te maak, die dae toe die geld nie genoeg was nie, die nagte toe sy gehuil het as sy gedink het haar dogter slaap.
En Lienke het gepraat oor die skool, oor haar vriende, oor die boeke wat sy graag gelees het, oor haar drome vir die toekoms. En nou, vir die eerste keer, het daardie drome die werklike moontlikheid ingesluit om 'n verskil in die wêreld te maak. Die volgende dae was 'n whirlwind van emosies en veranderinge. Riaan moes polisie toe gaan om sy situasie te verduidelik. Dit was 'n delikate proses wat prokureurs en baie papierwerk behels het. Hy moes bewys dat hy om veiligheidsredes verdwyn het, nie om verantwoordelikhede te ontduik nie. Hy moes die dreigemente verduidelik, ou bewyse toon, skeptiese speurders oortuig dat sy storie waar was. Gelukkig het regter Pieterse ingegryp. Hy het nog die oorspronklike dokumente van die saak gehad, die bewyse van die dreigemente van 7 jaar gelede, die rekords van die rekening se verseelingsbevel. Met sy getuienis en ondersteuning is die proses versnel. Binne 2 weke het Riaan amptelik weer wettiglik bestaan. Dit was vir hom aanvanklik vreemd. Om weer sy regte naam te gebruik, nuwe dokumente te kry, deur die strate te loop sonder vrees om herken te word. Maar dit was ook bevrydend. Vir die eerste keer in 7 jaar kon hy rustig slaap. Intussen het Sandra onvermoeid aan die stigting van die stigting gewerk. Sy het prokureurs wat in filantropiese reg spesialiseer, finansiële konsultante en spesialiste in die bestuur van nie winsgewende organisasies aangestel. Die Lienke Botha Stichting het begin vorm aanneem, eers op papier, toe in die werklikheid. Lienke het aan al die vergaderings deelgeneem wat sy kon. Sy het vrae gevra, opinies gegee, idees in notaboeke geteken. Die volwassenes rondom haar het haar aanvanklik met neerbuigendheid behandel, asof dit oulik was dat 'n kind in groot mensake belangstel. Maar hulle het gou besef dat Lienke nie speel nie. Haar vrae was intelligent, haar opmerkings ter sake, haar idees verbasend prakties. In een vergadering het 'n konsultant voorgestel dat die stigting daarop fokus om rekenaars aan skole te skenk. Maar wat as die skole nie goeie internet het nie, het Lienke gevra. Of as die onderwysers nie weet hoe om met rekenaars te onderrig nie. Sou dit nie beter wees om eers te verseker dat die skole die basiese dinge het nie, soos kos, skoolmateriaal, onderwysers wat goed betaal word? Die konsultant het geknip verbaas. Toe het hy stadig geknik. Jy is reg, ons moet eers aan die basiese behoeftes dink. By 'n ander geleentheid het iemand voorgestel om 'n groot gala geleentheid te reël om fondse in te samel. Maar die stigting het reeds geld, het Lienke uitgewys. Ons hoef nie meer in te samel nie. Wat ons moet doen, is om wat ons het, intelligent te bestee. Gala geleenthede is duur en tydrowend. Daardie tyd en geld kan direk na die kinders gaan. Weereens het die volwassenes beïndrukte blikke uitgeruil. Die 10-jarige meisie was besig om doeltreffendheidslesse aan ervare professionele persone te leer. Na 'n maand se intense werk is die Lienke Botha Stichting amptelik geregistreer. Die aankondiging is deur 'n diskrete persverklaring gemaak, wat verduidelik het dat 'n middelklasgesin 'n onverwagte erfenis ontvang het en besluit het om 'n deel daarvan te gebruik om behoeftige kinders te help. Lienke se naam is slegs as stigter genoem, sonder foto, sonder adres, sonder besonderhede wat haar onnodig kon blootstel. Die publiek se reaksie was verbasend positief. Plaaslike koerante het artikels gepubliseer wat die inisiatief geprys het. Sosiale netwerke het die storie gedeel. Sommige skeptiese mense het bevraagteken of dit werklik was of net 'n bemarkingsstrategie, maar die amptelike dokumentasie en deursigtigheid van die stigting het gou die twyfel uit die weg geruim. En die belangrikste, daar was geen dreigemente nie. Geen vreemde telefoonoproepe, geen anonieme briewe, geen verdagte volgelinge nie. Dit het gelyk of die strategie om alles openbaar te maak gewerk het. Of miskien het die gevaarlike mense van 7 jaar gelede belangstelling verloor. Of ander teikens gevind. Wat ook al die redes was, die Botha gesin kon uiteindelik verlig asemhaal. Die lewe het begin normaliseer, alhoewel die nuwe normaliteit heel anders was as die oue. Riaan het 'n werk as sekuriteitswag by 'n tegnologiemaatskappy gekry. Dit was nie glansryk nie, maar dit was eerlik en die salaris was ordentlik. Jana het aangehou om as dagwerker te werk, maar nou met die hoop dat sy eendag nie meer sou hoef nie. Wanneer Lienke 21 sou word en die res van die erfenis sou ontvang, kon hulle uiteindelik finansiële stabiliteit hê. Lienke het teruggekeer na haar skoolroetine, maar iets in haar het verander. Sy het nou meer aandag gegee aan die klasmaats wat sonder kosblik gekom het, wat te ou klere gedra het, wat nie behoorlike skryfboeke gehad het nie. En diskreet het sy begin help.
Sy het 'n ekstra toebroodjie gekoop en gesê sy gaan dit nie eet nie, en dit vir 'n klasmaat aangebied. Sy het nuwe skoolmateriaal gebring en gemaak asof dit oorgebly het. Klein gebare wat 'n groot verskil gemaak het. Haar onderwysers het die verandering opgemerk. Die skoolhoof het Jana vir 'n gesprek ingeroep, bekommerd dat Lienke geld spandeer wat die gesin nie gehad het nie. Jana moes in vae terme verduidelik dat sy 'n beskeie erfenis ontvang het en dat Lienke oor vrygewigheid leer. Die skoolhoof was tevrede en selfs trots. 3 maande na die besoek aan die bank het die Lienke Botha Stichting sy eerste loodsprojek van stapel gestuur. Hulle het 5 openbare skole in behoeftige buurte van Johannesburg gekies en volledige ondersteuning aangebied, voedingsaanvulling vir al die kinders, kwaliteit skoolmateriaal, nuwe uniforms, opknapping van die mees vervalle fasiliteite, en bonusse vir onderwysers wat aan opleidingsprogramme deelgeneem het. Lienke het daarop aangedring om elkeen van die skole te besoek. Sy wou met haar eie oë sien waarheen die geld gaan, sy wou die kinders ontmoet wat gehelp word. Riaan en Jana het haar vergesel, saam met verteenwoordigers van die stigting. Die eerste besoek was aan 'n skool in Soweto. Die gebou was oud met gekraakte mure en stikkende lessenaars. Maar die kinders se oë het geblink van hoop toe die besoekers aankom. Die skoolhoof, 'n middeljarige vrou met grys hare en 'n moe, maar opregte glimlag, het die groep met trane in haar oë ontvang. Julle kan nie dink wat dit vir ons beteken nie. Die kinders hier is goed, hulle is intelligent, hulle is hardwerkend. Maar hoe kompeteer ons met privaat skole as ons skaars kryd het om op die bord te skryf? Hierdie gaan lewens verander. Dit gaan geslagte verander. Lienke het gevra om met 'n paar kinders te praat. Sy het op die vloer van 'n klaskamer gaan sit, omring deur 10 seuns en meisies van verskillende ouderdomme, almal nuuskierig oor wie hierdie meisie was wat gelyk het of sy dieselfde ouderdom as hulle was, maar wat een of ander verbintenis gehad het met die geheimsinnige stigting wat die skool help. Hou julle daarvan om te leer, het Lienke gevra. Meisie van omtrent 8 jaar oud, met los vlegsels en 'n gelapte uniform, het skaam geantwoord. Ek hou daarvan. Maar soms is dit moeilik om aandag te gee as ek honger is. En soms kan ek nie my huiswerk doen nie, want ek het nie 'n potlood by die huis nie. En nou? Gaan dit makliker wees? Die meisie het ywerig geknik. Nou is daar elke dag kos. En ek het 'n potloodblik vol potlode en penne gekry. Ek het nog nooit my eie potloodblik gehad nie. Lienke het gevoel hoe haar hart toetrek en terselfdertyd uitsit. Dit was waarvoor dit die moeite werd was. Nie herhuise of duur motors of handelsmerkklere nie. Maar om die glimlag op die gesig van 'n kind te sien wat uiteindelik haar eie potloodblik gehad het. Wanneer jy groot is, het Lienke saggies gesê, hoop ek jy help ook iemand. Dit hoef nie met geld te wees nie. Dit kan met vriendelike woorde wees, met 'n drukkie, met 'n glimlag. Maar help. Want die wêreld word beter wanneer elkeen 'n bietjie help. Die meisie het beloof sy sal, dat sy ook sal help wanneer sy groot is. Die ander besoeke was ewe emosioneel. By elke skool het Lienke die werklike impak van die geld gesien. Dit was nie abstrakte syfers in 'n bankrekening nie. Dit was kinders wat voedsame maaltye eet. Dit was onderwysers wat met behoorlike materiaal onderrig gee. Dit was opgeknapte klaskamers, skoon badkamers, herstelde sportvelde. By een van die skole in Alexandra het 'n seun van omtrent 12 na die amptelike besoek na Lienke gekom. Jy is die Lienke van die stigting. Ek is. Hoekom? Ek wou jou bedank. My sussie is hier in die skool. Sy is 6 jaar oud. Voorheen het sy elke dag gehuil omdat sy nie skool toe wou kom nie. Sy het gesê sy kry skaam, dat die ander kinders vir haar lag omdat sy nie kosblik gehad het nie, omdat haar skryfboek se bladsye uitgeskeur was. My ma werk die hele dag en het nie geld vir hierdie dinge nie. Ons doen wat ons kan, maar dis nooit genoeg nie. Lienke het in stilte geluister en elke woord gevoel soos 'n vuishou in haar maag. Maar nou het die seun voortgegaan, nou word sy opgewonde wakker. Sy wil skool toe kom want daar is lekker kos, daar is nuwe materiaal, daar is 'n juffrou wat omgee. Sy glimlag weer. En dit is meer werd as enigiets in die wêreld. Hy het vinnig sy oë afgevee, skaam om voor 'n jonger meisie te huil. So dankie. Dankie dat jy my sussie weer laat glimlag het. Dankie dat jy omgee vir kinders wat almal vergeet. Lienke kon nie haar eie trane terughou nie.
Sy het die seun omhels, en die twee het daar gestaan en saamgehuil, twee vreemdelinge verenig deur die begrip dat nie almal met dieselfde geleenthede gebore word nie, maar dat dit kan verander wanneer iemand besluit om 'n verskil te maak. Toe hulle daardie aand by die huis terugkom, was Lienke uitgeput, maar stralend. Sy kon skaars haar aandete eet, en het onophoudelik geklets oor die kinders wat sy ontmoet het, die stories wat sy gehoor het, die glimlagte wat sy gesien het. Riaan en Jana het met trots op hul gesigte geluister. Jy doen iets ongeloofliks, kleintjie, het Riaan gesê toe hy uiteindelik 'n woord kon inkry. Jou oupa sou so trots gewees het. Ek hoop so, het Lienke geantwoord en skielik ernstig geword. Ek hoop hy weet, waar hy ook al is, dat ek sy geskenk op die regte manier gebruik. Jana het haar dogter se hand oor die tafel geneem. Hy weet. Ek is seker daarvan. En hy glimlag. Die volgende maande was van voortdurende werk. Die stigting het na meer skole uitgebrei. Toe het dit begin om studiebeurse vir beroepsopleiding vir tieners aan te bied. Dit het 'n program vir sielkundige ondersteuning vir kwesbare kinders geskep. Dit het vennootskappe met tandheelkundige klinieke vir gratis behandeling gevestig. Elke projek is sorgvuldig beplan, geïmplementeer en gemonitor. En Lienke was by alles betrokke. Sy het na skool aan vergaderings deelgeneem, verslae oor naweke nagegaan, projekte besoek wanneer sy kon. Haar skoolmaats het begin agterkom dat sy anders was, meer volwasse, meer gefokus. Sommige het gevra wat aangaan. Lienke het net geglimlag en gesê sy help met 'n familieprojek. By die huis het die lewe ook geleidelik verander. Met Riaan se salaris bygevoeg by Jana se, kon hulle na 'n effens groter woonstel verhuis, steeds in Boksburg, maar in 'n beter onderhoude gebou. Lienke het uiteindelik haar eie kamer gehad, klein maar knus, versier met plakkate van haar gunsteling sangers en 'n boekrak vol boeke. Riaan en Jana het ook weer as 'n paartjie verbind. 7 jaar se skeiding het letsels gelaat, maar die liefde was nog daar, miskien selfs sterker as voorheen. Hulle het weer geleer om te praat, saam te lag, oor die toekoms te droom. Soms het Lienke hulle op die bank omhels gevind, terwyl hulle televisie kyk, en haar hart het vol tevredenheid geword. Haar gesin was weer volledig. Op die eerste herdenking van die stigting se stigting het Sandra 'n klein herdenkingsbyeenkoms gereël. Niks poggerigs nie, net die kernspan, 'n paar begunstigdes en natuurlik die Botha gesin. Dit was in 'n eenvoudige saal, versier met ballonne en baniere wat deur die kinders wat deur die stigting gehelp is, gemaak is. Sandra het op 'n klein geïmproviseerde verhoog geklim en aandag gevra. 'n Jaar gelede het 'n 10-jarige meisie 'n besluit geneem wat baie volwassenes nie die moed sou hê om te neem nie. Sy het gekies om van onmiddellike rykdom af te sien om te verseker dat ander kinders geleenthede sou hê. En in hierdie 1 jaar het die Lienke Botha Stichting meer as 3000 kinders direk gehelp. 3000. En daardie getal gaan net groei. Applaus het die saal gevul. Lienke, nou 11 jaar oud en 'n bietjie langer, het gebloos maar geglimlag. Maar getalle vertel nie die hele storie nie, het Sandra voortgegaan. Die ware storie lê in die lewens wat verander is. In die seun wat die toelatingseksamen vir 'n tegniese skool geslaag het omdat hy gratis ekstra klasse gehad het. In die meisie wat nou 'n tandarts wil word omdat sy vir die eerste keer in haar lewe tandheelkundige behandeling ontvang het. In die kind wat nie meer honger ly nie omdat daar voedsame kos by die skool is. Dit is die stories wat saak maak. Meer applaus. Toe beduie Sandra vir Lienke. Lienke, wil jy 'n paar woorde sê? Lienke het dit nie verwag nie. Haar hart het gejaag en haar hande het gesweet. Sy het na haar ouers gekyk, wat bemoedigend geknik het. Sy het diep asem gehaal en op die verhoog geklim. Sy het na die mense wat bymekaar was, gekyk. Daar was kinders, ouers, onderwysers, lede van die stigting se span. Almal het met verwagting na haar gekyk. Sy het haar mond oopgemaak en die woorde het uitgekom, aanvanklik huiwerig, toe fermer. Toe my oupa weg is, het hy my meer as geld nagelaat. Hy het my 'n les nagelaat. Die les dat die waarde van 'n persoon nie lê in wat sy het nie, maar in wat sy doen met wat sy het. Ek kon al die geld vir myself gehou het. Ek kon alles gekoop het wat ek nog altyd wou hê. Maar dan sou ek net nog 'n ryk persoon gewees het. En die wêreld het nie meer ryk mense nodig nie. Die wêreld het mense nodig wat omgee. Sy het stilgehou en 'n paar gesigte met trane in hul oë gesien. Al die kinders hier verdien om kansse te hê. Hulle verdien om goed te eet, goed te leer, groot te droom.
Dit maak nie saak waar hulle gebore is of hoeveel geld hulle ouers het nie. Elke kind is belangrik. Elke kind is die moeite werd. En as ek kan help, al is dit net 'n bietjie, dan het my oupa nie verniet geleef nie. Dan doen sy geld wat dit veronderstel is om te doen, die goeie vermenigvuldig. Die applous was entoesiasties. Verskeie mense het opgestaan. Lienke het van die verhoog afgeklim en is onmiddellik omring deur kinders wat haar wou omhels en bedank. Sy het elkeen omhels, hul gesigte, hul stories, hul hoop gememoriseer. Daardie aand, reeds by die huis, het Lienke 'n nuwe notaboek wat sy as geskenk gekry het, uitgehaal. Dit was 'n mooi notaboek met 'n harde band en dik bladsye. Sy het dit op die eerste bladsy oopgemaak en begin skryf. Dit was nie skooltake of planne van die stigting nie. Dit was iets meer persoonlik. Liewe oupa, het sy met netjiese handskrif geskryf. Vandag is dit 'n jaar sedert die stigting begin het. Ek hoop u is trots. Ek probeer doen wat u my geleer het. Ek probeer die persoon wees wat u geglo het ek kan wees. Daar is moeilike dae. Daar is dae wat dit voel asof ek nie genoeg verskil maak nie, dat ek meer moet doen. Maar dan onthou ek hoe u gesê het dat elke klein daad van goedhartigheid saak maak. Dat druppels water uiteindelik 'n emmer vol maak. So ek hou aan. Ek hou aan probeer. Ek hou aan help. En ek hou aan om u lief te hê, waar u ook al is. U kleindogter, Lienke. Sy het die notaboek toegemaak en dit in die laai van haar bidkassie gebêre. Toe het sy op die bed gaan lê, na die plafon gekyk en gedink aan alles wat die afgelope jaar gebeur het. Dit was vreemd om te dink dat sy 'n jaar gelede net 'n normale meisie was, bekommerd oor wiskundetoetse en simpel stryery met vriendinne. En nou was sy 'n stigter, iemand wat besluite geneem het wat die lewens van duisende mense beïnvloed het. Maar terselfdertyd was sy nog steeds net Lienke. Sy het nog steeds daarvan gehou om gedurende klasse te teken as sy verveeld was. Sy het nog steeds Saterdagoggende tekenprente gekyk. Sy het nog steeds met haar ma gestry oor die opruim van haar kamer. Die verskil was dat sy nou verstaan het dat om normaal te wees en buitengewone dinge te doen nie wederzijds uitsluitend was nie. Enigeen kon 'n verskil maak. Jy moes net besluit om dit te doen. Die volgende jare het verbygegaan in 'n roetine wat tegelyk normaal en buitengewoon was. Lienke het groot geword. Sy het die adolessensie betree, deur die fase van pysies en tipiese verleenthede van die ouderdom gegaan. Sy het vriende gemaak, haar eerste platoniese verliefdhede gehad, goeie en slegte punte gekry, al die normale ervarings van 'n tiener beleef. Maar parallel daarmee het sy haar werk by die stigting voortgesit. Namate sy ouer geword het, het sy meer verantwoordelikhede aanvaar. Op 15 het sy reeds aktief deelgeneem aan finansiële besluite. Op 17 het sy lesings by skole gegee oor die belangrikheid van opvoeding en solidariteit. Op 19 was sy besig om die uitbreiding van die stigting na ander provinsies te beplan. Die Lienke Botha Stichting het 'n nasionale maatstaf geword in filantropie wat op kinders gefokus is. Dit het meer as 50.000 kinders direk gehelp en indirek honderdduisende beïnvloed deur verbeterings in skole en gemeenskappe. Dit het toekennings, erkenning en eervolle vermeldings ontvang. Maar vir Lienke was die beste erkenning altyd om die glimlag op die gesig van 'n kind te sien wat uiteindelik hoop gehad het. Riaan en Jana het hul dogter se groei met 'n mengsel van trots en bewondering dopgehou. Sy het 'n ongelooflike jong vrou geword, wat haar deernis en nederigheid behou het ten spyte van al die aandag en lof. Hulle het geweet dat sy binnekort 21 sou word en volle toegang tot die res van die erfenis sou hê. En albei het geweet dat sy daardie geld met dieselfde wysheid sou gebruik as wat sy die eerste deel gebruik het. Die stigting het nie net floreer as gevolg van die aanvanklike geld nie, maar as gevolg van die doeltreffende bestuur en die opregte toewyding van almal betrokke. Lienke het op die dag van haar 21ste verjaardag wakker geword met die son wat deur die venster van haar kamer skyn. Dit was nie meer die beknopte kamertjie in Boksburg nie. Die gesin het 'n paar jaar gelede na 'n gemaklike woonstel in 'n middelklasbuurt verhuis, niks poggerigs nie, maar waardig en verwelkomend. Riaan het nou as 'n sekuriteitskoördineerder gewerk, Jana het opgehou om as dagwerker te werk en het 'n verpleegkursus gevolg, 'n ou droom wat sy verwesenlik het. Daar was 'n spesiale ontbyt wat in die kombuis gewag het. Koeke, vrugte, sappe, alles met liefde deur haar ouers voorberei. En daar was ook 'n groot koevert op die tafel met die bank se logo en Lienke se naam in goue letters.
Gelukkige verjaardag, my dogter, het Jana haar styf omhels, haar oë reeds klam. 21 jaar. Ek kan nie glo jy is al 'n volwasse vrou nie. Riaan het by die omhelsing aangesluit en die bokant van sy dogter se kop gesoen. Jou oupa sou so trots gewees het om die vrou te sien wat jy geword het. Lienke het geglimlag, maar daar was 'n tikkie weemoed in haar oë. 11 jaar het verloop sedert daardie dag by die bank. 11 jaar sedert haar oupa weg is. Soms het sy hom nog steeds gemis met 'n intensiteit wat fisies seer gemaak het. Sy het die koevert geneem en dit versigtig oopgemaak. Binne was amptelike dokumente wat haar ingelig het dat die verseelingsbevel opgehef is en dat sy nou volle toegang tot die rekening gehad het. Daar was ook 'n kaart van die bank wat haar na 'n formele vergadering genooi het waar die finansiële besonderhede en opsies vir battebestuur bespreek sou word. 3 uur later was hulle terug in Sandton, in dieselfde gebou waar alles begin het. Maar hierdie keer was dit anders. Hierdie keer het Lienke met haar kop omhoog by die voordeur ingestap, geklee in eenvoudige, maar elegante klere met die leeraktetas wat Gerard haar jare gelede gegee het. Hierdie keer was daar geen spot of minagting nie. Net respek. Gerard, nou met 'n paar ekstra kilogramme en heeltemal grys hare, het hulle persoonlik in die voorportaal ontvang. Hy het Lienke se traject oor die jare gevolg, die sukses van die stigting dopgehou, en selfs 'n persoonlike skenker by geleentheid geword. Die wreedheid van daardie eerste ontmoeting het hom nooit ophou spook nie, en hy het seker gemaak om homself te verlos waar moontlik. Lienke, welkom. Dit is 'n eer om u weer hier te hê. En onder baie gelukkiger omstandighede. Dankie, meneer De Villiers. Dankie vir alles wat u oor die jare vir die stigting gedoen het. Dit was die minste wat ek kon doen. Na hoe ek u daardie eerste dag behandel het. Hulle het na Gerard se kantoor opgegaan. Sandra was ook daar, steeds regsadviseur van die bank, alhoewel nou met 'n paar silwerdrade gemeng met haar donker hare. Dr. Venter het afgetree, maar het 'n brief gestuur om Lienke geluk te wens en sukses met haar toekomstige ondernemings toe te wens. Die vergadering was professioneel maar warm. Sandra het die huidige stand van die rekening in detail verduidelik. Met saamgestelde rente en versigtige beleggings oor 11 jaar het die waarde aansienlik gegroei. Selfs nadat 20% aanvanklik vir die stigting bestem is, was wat oorgebly het 'n bedrag wat gemak vir verskeie geslagte van die Botha gesin sou verseker. Lienke het alles aandagtig aangehoor, intelligente vrae gevra en getoon dat die jare se betrokkenheid by die stigting haar 'n stewige begrip van finansies en beleggings gegee het. Toe Sandra klaar verduidelik het, het Lienke vir 'n oomblik stil gebly, haar vingers het liggies op die tafel getrommel. Ek wil graag nog 25% aan die stigting skenk. Die stilte wat gevolg het, was een van verbasing. Riaan en Jana het blikke uitgeruil. Gerard het vorentoe geleun. Lienke, is jy seker? Dit is 'n enorme bedrag. Jy hoef dit nie te doen nie. Ek weet ek hoef nie. Maar ek wil. Die stigting het ongelooflike werk gedoen, maar ons kan soveel meer doen met bykomende hulpbronne. Ons kan landwyd uitbrei, nie net in Gauteng nie. Ons kan langtermynprogramme skep, nie net eenmalige projekte nie. Ons kan die onderwysstelsel vir behoeftige kinders in die hele Suid-Afrika werklik transformeer. Sy het na haar ouers gekyk en ondersteuning gesoek. Selfs met die skenking van 25%, sal daar meer as genoeg vir ons oorbly om gemaklik te lewe. En eerlikwaar, ek het nie reise of seiljagte of luukse motors nodig nie. Ek het 'n doel nodig. En my doel is om die werk voort te sit wat oupa begin het toe hy besluit het om met my toekoms in gedagte te belê. Jana het trane oor haar gesig gehad, maar het geglimlag. Doen wat jou hart sê, my dogter. Ons het dit nog altyd gedoen en dit het nog altyd gewerk. Sandra het die nodige dokumente voorberei. Binne minder as 'n uur was dit besluit. Bykomende 25% sou na die Lienke Botha Stichting gaan. Die res sou verdeel word, 'n deel in veilige beleggings, 'n deel in 'n rekening vir noodgevalle en 'n redelike bedrag om die gesin se lewenskwaliteit sonder oordadigheid te verbeter. Toe hulle die bank verlaat, was dit al laatmiddag. Die son het begin sak en die Johannesburgse hemel met skakerings van oranje en pink geverf. Hulle het besluit om 'n bietjie te stap voordat hulle die trein terug huis toe neem. Hulle het by 'n klein parkie verbygestap met 'n paar bankies en 'n speelarea vir kinders. Daar was min mense aangesien dit 'n weksdag was.
Maar op 'n bankie het 'n meisie van omtrent 9 of 10 jaar oud probeer om haar huiswerk te doen, haar skryfboek op haar knieë, haar oë toegeknyp om in die dowwe aandlig te lees. Sy het nie 'n rugsak gehad nie, net 'n geskeurde plastieksak met 'n paar boeke binne. En sy het nie 'n potlood gehad nie, net 'n stomp wat te klein was om behoorlik vas te hou. Lienke het gaan staan. Sy het die meisie vir 'n oomblik dopgehou en soveel van haarself 11 jaar gelede gesien. Toe het sy die leeraktetas wat sy gedra het, oopgemaak en van binne 'n nuwe potloodblik uitgehaal, nog in die verpakking, wat sy die vorige week gekoop het, maar nog nie gebruik het nie. Sy het stadig nader aan die meisie gekom om haar nie te laat skrik nie. "Hallo. Doen jy huiswerk?" Die meisie het opgekyk, agterdogtig maar beleefd. "Ek probeer. Maar dis moeilik om te sien en my potlood is amper klaar." Lienke het die potloodblik uitgesteek. "Vat. Ek het hierdie gekoop, maar het dit toe nie nodig gehad nie. Wil jy dit hê?" Die meisie het na die potloodblik gekyk asof dit 'n skat was, haar oë wyd van verbasing en begeerte. Maar sy het gehuiwer. "Regtig? Gaan jy dit nie later wil hê nie?" "Regtig. Dis joune. 'n Geskenk." Die meisie het die potloodblik met eerbied geneem, die rit stadig oopgemaak en die nuwe potlode, die gekleurde penne, die uitveer wat nog na nuut geruik het, gesien. 'n Traan het oor haar gesig geloop. "Dankie. Baie dankie. Niemand het my nog ooit so 'n geskenk gegee nie." Lienke het op die meisie se hoogte afgebuig. "Wanneer jy groot is, wil ek hê jy moet een ding vir my doen." "Goed." Die meisie het ywerig geknik. "Wanneer jy groot is en die middele het, help ook iemand. Dit hoef nie iets groots te wees nie. Dit kan klein wees, soos hierdie potloodblik. Maar help. Want dis hoe die wêreld beter word. Een persoon wat 'n ander help, een op 'n slag." Die meisie het beloof dat sy ook sal help. Sy het Lienke vinnig omhels en toe teruggekeer na haar huiswerk, nou met 'n nuwe potlood en 'n glimlag op haar gesig. Lienke het teruggekeer na waar haar ouers gewag het. Riaan het 'n arm om Jana se skouers gehad, en albei het na hul dogter gekyk met daardie selfde trots wat hulle 11 jaar gelede gevoel het, toe sy haar keuse in die bankkantoor gemaak het. "Gaan ons aan?" het Riaan saggies gevra. "Kom ons gaan aan." Hulle het saam deur die parkie gestap, 'n verenigde gesin, 'n verhaal van liefde, opoffering en verlossing. Lienke het 'n laaste keer teruggekyk en die meisie gesien wat in haar skryfboek skryf, haar tong uit in konsentrasie met haar nuwe potlood. En op daardie oomblik het Lienke haar oupa se finale les ten volle verstaan. Daardie aand, voor sy gaan slaap het Lienke haar refleksienotaboek oopgemaak, dieselfde een wat sy jare gelede begin het. Sy het deur die bladsye geblaai, ou inskrywings gelees, en gesien hoe haar gedagtes oor die jare ontwikkel het. Toe het sy na 'n leë bladsy omgeblaai en die laaste woorde geskryf voordat sy die notaboek vir die laaste keer toegemaak het. "Die rykes is nie die wat baie het nie. Die rykes is die wat die goeie vermenigvuldig." Dit was oupa se les. Dit is die les wat ek vir altyd sal dra. Die geld het my nie verander nie. Ek het die betekenis van die geld verander. Sy het die notaboek toegemaak en dit op die rak geberre, langs foto's van haar familie, sertifikate van die stigting, dankbriewe van kinders wat gehelp is. Elke voorwerp het 'n deel van die storie vertel. En saam het hulle die volledige verhaal vertel van 'n meisie wat alleen bank toe gegaan het op soek na 'n saldo en baie meer as geld gevind het. Sy het 'n doel, familie en die sekerheid gevind dat selfs die eenvoudigste mense buitengewone nalatenskappe kan agterlaat. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop die verhaal van Lienke en haar familie het julle harte geraak. Net soos Lienke 'n erfenis en hoop vir duisende kinders omskep het elkeen van ons die mag om 'n verskil in die wêreld te maak, maak nie saak hoe klein ons gebare is nie. As hierdie vertelling julle geïnspireer het, nooi ons julle uit om op ons kanaal in te teken vir meer stories wat goedhartigheid, moed en die transformerende krag van deernis vier. Los 'n like as julle glo dat almal geleenthede verdien, ongeag waar hulle gebore is. En deel in die kommentaar met ons, watter oomblik in Lienke se reis het julle die meeste ontroer. Elke dag bring ons werklike en inspirerende stories wat die kompleksiteit en skoonheid van die lewe verken. Moenie ons volgende inhoud misloop nie. Ons sien uit daarna om julle kommentaar te lees en hierdie reis saam voort te sit en die goeie te vermenigvuldig, een storie op 'n slag.